Welkom by die Klipkouer Sakeondersteuningsnetwerk Potgooi Radio episode, oftewel die Klipkouer Son Potgooi Radio episode waar ons elke Vrydagoggend tussen 6 en 8 regstreeks met jou gesels. Die program word in 3 afdelings verdeel, naamlik digitale bemarking en tegnologie, regsaspekte van besigheid en finansies. Lekker leer en lekker luister. Môre, lekker mense. Ek hoop dit gaan sommer baie goed. Ek hoop jy sit nie in verkeer vas alreeds nie. Ons doen nie. Welkom by die Klipkouer Son regstreekse uitsending. Mens kan jy sê die lewendige uitsending nie. Maar ons is lewendig. Ek het dit nou net lewendig genoem. Facebook, wat is dit? Lewendig, regstreeks. Beleef is aangesissen. Dit is, nader daarso. Maar welkom. Lekker om hier so te hê. Ons is regstreeks hier so uit Bouma 21 in die R21 Corporate Park. En ons gaan 'n bietjie besigheid gesels vandag. Ek wil net 'n shout-out gee vir Quentin hulle Shared Services Company en SLC groep wat ons vennote is in hierdie interessante avontuur. En dan gaan ons, as die eerste keer is wat jy inskakel, ons gaan 'n bietjie digitale bemarking en tegnologie gesels. 'n bietjie regs. Ek weet nog steeds nie regs so goed van besigheid. Klink altyd so regs. Ek kan net daarso. En dan laaste maar nie mense is finansies, maar Ernest is nie hier vanmôre. Gelukkig het ons laasweek met hom klaar gesels. Ons het klaar met hom gesels, want ons moes actually, dit is nou interessant om so vroeg 'n probleem te hê soos daai, waar die ou moet nou, jy weet, almal is uit besigheids, alhoewel hy loop in die wildtuin rond, want hy het 'n prys gewen. Hulle makelaarsfirma het 'n prys gewen. Ja, Ernest wys nou vir ons wat die verskil tussen regstreeks en lewendig. Ernest is lewendig, maar hy's nie vanoggend regstreeks nie. Maar ons het toe verlede week toe sê ons nee, maar ons bly sommer aan en toe doen ons sy show, al 4 van ons, so ja, so ons gaan nie regstreeks wees nie, maar hopelik gaan jy dieselfde waarde uit dit kry. Maar kom ons spring 'n bietjie weg, so ons hou daarvan om te begin met wat het vandag in die geskiedenis gebeur. So vertel ons 'n bietjie. Wel, vir Suid-Afrika is vandag eintlik 'n groot dag in die geskiedenis. Vandag is die dag in 1497 wat Vasco da Gama die Kaap ontdek het. En little known fact is dat Vasco da Gama kom in die Kaap aan en hulle parkeer nou maar soos wat jy doen as jy land ontdek na 4 maande op die see. En jy weet begin kos en water soek en die boot regmaak en die perde gras voer en goeters. En hier ontmoet hulle vir die eerste keer die koi. En daar het 'n misverstand toe uitgebreek en die koi wat bang was op daai stadium dat hulle aangeval gaan word. En toe gooi hulle die eerste spies. Toe gooi hulle vir Vasco da Gama in die lies met 'n spies. En die lis met die spies. Ja, en ek dink nou kom hy terug daarso in wat hy Spaans, nee, kom hy terug daarso en hulle sê, "Hey, ons hoor jy het land ontdek. Oef, wat met jou been gebeur?" Nee, les 1 is moenie dadelik begin stry met die locals nie, weet. Maar ek kan net imagine wat was die aard van daai interaksie gewees. Wel, ek wonder nou verder, weet, hoe was die interaksie? Was dit, jy miskien lyk die ander ou. Niemand praat oor hom nie. Ja, hy is heel moontlik doodgeskiet, maar ja, is nie sy boek, maar ek kan dink wat hy gesê het vir Vasco da Gama gaan. "Jy jou nei." Kom hier. So. Vasco begin tune toe. Gewoon leer jy moenie in die Kaap moeilikheid soek jou maat. Maar ons het nou gepraat oor wie Suid-Afrika is en weer wie dit ontdek. So ek dink ouens se default is wel die Hollanders, nee, maar toe sê ons nou Faribeek het kom huis bou. Ja, wat 150 jaar later en is dieselfde en toe sluit ons aan by Columbus. As ek gesê het, Columbus het nie die Amerikas ontdek nie, dit was Viking. Okay. 300 of 500 jaar voor. Maar nou sê ek maar voor die tyd
wat is die bewyse daarvan? Toe sê ek net, was eers die ou wat eers die pen en papier uitgehaal het, nee. Hy kan claim. Jy wat kan skryf en lees kon claim dat hy die plek. Ja, is nie selfie uit nie. Ek was hier. Ek was hier so. Jy sê die papier sit teen die muur neer en kyk in die spieël dan skryf jy en teken jy selfportret. Ja, en maar seker behalwe die papier, want ek meen, hoe bewys jy ook daai, nee? Ek dink is net maar oorvertel. Ja, die koerant, 'n foto langs die koerant. Ja, maar daar's nie foto daai tyd gewees nie. Ja, dit is interessant, nee, en onthou daai mens moet ek wonder hoe is daai dat jy die bewys het dat jy eers daar was. Nou kyk ek die Noordpool was dit maklik. Daar was 'n vlag of nie. En ek onthou wat was daai Britse explorer, hulle kyk, hulle het dit nie gemaak mos nie. Dit is nie Shackleton nie, is die ander. Wat toe hy daar aankom, toe staan die Noorwese vlag daar. So dit sê, oeps, jy het nie links die noord of die suidpool. So daai kan ek verstaan. Daai is die ekwivalent van 'n selfie, jy weet 200 jaar terug. Ons was hier. En ek neem maar die ander manier is jy het iets in die klip uitgekap, maar of in die boom, ja. In die boom en maar dis weer daai laat my dink aan geskiedenis. Maar onthou nou in geskiedenis, nee, en ek het dit besef, in Engels is dit his story, maar dit gaan oor sy storie. Yes. En wie ook al die meeste die spesifieke storie gehoor het. En dis die storie wat oorvertel word. Dis waar. En onthou die persoon wat die storie vertel, my pa het dit vir my vroeg al gesê. Nou ek onthou ek's baie lief vir Tweede Wêreldoorlog geskiedenis. Ek het met my pa geleer, sal ek sê, of ek is blootgestel aan tyd ook, hy het my baie stories vertel. En hy het eendag vir my gesê, jy weet, onthou, die ou wat die oorlog wen skryf die storie. En ek dink ons sien dit self. Wat hande oor het. Wat hande oor het. En die interessante ding, ons sien dit selfs, en ek weet, ons het genoeg politiek in die land, maar ek dink, ons het nou eerstehands beleef in die afgelope 30 jaar, hoe die skoolgeskiedenis, met die nuwe ou in charge, hoe dinge begin leen. En ek bedoel, hoekom ek dit nou sê, is soos na die dag, ek sien nou met die Voortrekker monument, maar ek weet jou pa is die betrokke daar, en ek is baie lief vir die gebou, dit is my pragtige gebou, en hy is onder nuwe bestuur die afgelope jaar, en jy kan sien hoe die game net, hulle gaan net van krag tot krag tot krag, maar die kinders weet nie, ek praat van kinders 13, 14 en ouer, weet nie wat die Voortrekker monument is. En ek gaan nie, dit is nie die skoolse werk om jou te leer, en ek sê net, daar is net vir my klassieke voorbeeld van his story, so ek sê die ANC se story, wat nou vertel word. So dit is net interessant, en ek dink daar moet mens, die les is, wees wakker, daar is altyd twee kante in 'n storie. Ja, Afrikaans is bietjie assertive. Drie kante. Toe hulle geskiedenis geskied, dit is baie definitief. Dit het geskied. Nou daar is geskied. En ek dink hulle gaan dit dalk binnekort verander van soos history na their story. Dit was altyd geskiedenis. Maar dit jy in graad 10, ek het their story. Ons storie jou storie. Ek het 'n onderskeiding vir their story gekry in graad 12. Maar ja, dis interessant, nee, dis baie interessant. Wat het nog gebeur? Kyk, 'n Vasco het natuurlik ook Mossel Baai, hy die eerste posstelsel. Jy weet, daar's 'n posbus mos daar. Is dit Vasco of is dit Bartolomeus Dias? Wie is dit? Dias Dias Strand. Bartolomeus Dias, die ander porra. Wanneer het hy daar gekom? Hy het 'n Mossel Baai so ook hier in die 16 somethings. So ek dink. Maar hy het die eerste posbus gestel, daar was mos 'n posbus, so hy het net die pos daar ingelaai en dan 8 maande later, hulle sê wat is dit Snailmail. Ek dink daai is seemail wat vloerpos bietjie stadig, maar ja, het nog 'n porra wat groot impak. Maar ek meen, dit is nog meer windgat as om 'n vlag te plant. Jy sit 'n posbus daar, soos ek sien elke Vrydag. Nee, maar wat nog gebeur het vandag in die geskiedenis wat vir my nogal prominent is Ronald Reagan het vir Jimmy Carter gewen as president. Jimmy Carter was die 39ste president van Amerika, toe word Ronald Reagan die 40ste, vandag in 1980. Nou Ronald Reagan is vir 'n paar goed bekend, like it, don't like it, maar een van die goed wat Ronald Reagan gedoen het, wat mense nou baie op Netflix en goed op die documentaries en goed sien, is die war on drugs.
So hy Was Nancy het dit gedink. eintlik ja. Just say no. Ja, en dit was altyd baie goed wat nou onwettig is. Was alledaags en dit was maar bietjie stout en party mense het dit hier en daar gedoen. En toe het hulle dit omgedraai in 'n kriminele dryf en mense tronke toe gestuur vir baie klein oortredings. Dis waar dit begin het. En daar's nou nog groot opspraak dat baie van die hele tronkstelsel in Amerika is eintlik vanaf Ronald Reagan se dae eintlik overpopulated want hulle het soveel klem op sekere goed geplaas en die eintlike kritiek daarop is die manier wat die vervolging plaasgevind het was bietjie selektief. Dit het 'n ding geword waar jy altyd iemand kan vang, maar jy kan kies wie jy vang en wie jy nie vang nie. En dit het toe nou dekades later lyk dit ten minste of dit is ook nou their story of his story dat dit het die tronke in Amerika volgemaak en gelei na baie goedkoop arbeid en 'n hele nuwe donker industrie wat uit dit voortgevloei het. So aan die een kant klink dit great. Hey, daar's misdaad, ons moet die misdaad aanpak. Maar as dit daarop neerkom dat die toets van tyd wys, dis eintlik 'n manier gewees. Dalk was dit nie die oorspronklike bedoeling nie, maar die uiteindelike effek en die manier wat die reëls toegepas word, het uiteindelik gelei tot dit. Kyk waar daai reël nou heeltemal weer eens sleg ook was is. Ek het 'n ding gekyk oor psychedelics, mushrooms en hoe hulle in die mediese veld besig was met die studie van hierdie en val op die breinaktiwiteite en sekere tipe traumas en hoe hulle baie goeie resultate begin kry het, maar toe daai wet nou inkom, het dit onder dieselfde kam geskeer. Al is dit vir medisinaal gebruik. Ek meen dis hoekom nou eers kan jy dag aan marijuana kan jy vir medisinaal gebruik, maar hulle daai tyd al met sekere goed met hierdie mushrooms het hulle baie goeie mediese aspekte uit dit gekry en hulle moes dit stop. En dis ja, want toe word die navorsing oneties want dit is 'n onwettige ja, en ek dink dis partykeer waar mens die dam onder eend uitdruk, dis 'n goeie bedoeling, maar nou dis 'n atoombom, dis maak alles dood. Kyk, en ek wil terugkom na die storie. Jy's naïef as jy dink 'n farmaseutiese reus. Billion-dollar companies. Dis dieselfde as ons dink wat Suid-Afrika ek sou sê een van die grootste hindernisse tot startups is die banke. En almal dink jy die bank is jou vriend, behalwe die bank so ver, hy's so risk-averse, hy's die laaste wat vir jou eintlik gaan geld leen vir jou startup. Maar daar's baie tegnologie wat die ouens koop die tegnologie, so die bank kom in en hy sweep hom op tot sy eie voordeel of om hom net op 'n rak te sit dat hy kan stof opgaar. En ek dink die farmaseutiese industrie ook, daai was enigiets wat goedkoop en effektief is. En ek bedoel, dit is tog wat CBD-olie. Almal dink nou dagakop. Nee, daar is ander komponente. Ek praat nie van die THC nie, dit is die high komponent. Maar that's not good for business. So as ons dit nie kan beheer nie, of ons het 'n dierder pil wat ons kan maak en smous vir jou depressie of wat ook al, dan gaan hulle, en hulle gaan hom squash. So ek dink daar's altyd 'n storie agter die storie, nee, drie kante aan die storie. Ja, en daar is goed wat mense nog baie oor kan praat, maar ek dink iets van Ronald Reagan wat nogals iets is om te weet van hom, is om bietjie net sy quotes te gaan lees. Kyk, dit hoef nie jou gunsteling politikus te wees nie. Ek sê ook glad nie dit is myne nie. Ek gee maar net toe dat hy was 'n histories prominente figuur. En ek net vir julle so 'n paar van sy quotes lees wat eintlik vandag nog relevant kan wees. Eerste een oor abortus. I've noticed that everyone who is for abortion has already been born. Of government exists to protect us from each other. Where government has gone beyond its limits is in deciding to protect us from ourselves. Klink baie bekend. En hiersoos ook een oor leierskap. The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. He's the one that gets the people to do the greatest things. Om nie self daai voorfront mees prominente figuur noodwendig self te wees, maar om ander te inspireer, nee. Hulle sê ook Ronald Reagan se werksetiek was, hy het basiese 9-to-5 tipe routine gehad. En as die dag verby is, dan stop hy. Dan sê hulle, maar jy is die president, jy moet seker maak alles gedoen is. Nee, my mense moet seker maak alles is gedoen. Hulle kom rapporteer aan my,
ek het kundige mense in plek, ek vertrou hulle en ek moet ook 'n mens wees en rus. En ek dink dit is nogal in dit self ietsie wat mense ten minste 'n bietjie kan laat dink. Wel, jy is die president, nee. Jy kan Larry wil doen wie jy wil. Die ouens is altyd volgeboek, maar nou Dit is nie lyn nie, nee. Ja, maar kyk, Reagan, wat weet nie of julle weet nie, so as twee goed, so ek wil vinnig by Carter aansluit, nee. Ek dink interessant dat Trump was nou die eerste ou van Carter af. Carter het ook net 1 termyn gehou voor Reagan oorgeneem het. Maar Carter was 'n Democrat, maar dit was my nogal net vinnig by hom stil staan. Wat vir my interessant was van Carter, hy's 'n boerseun daar van, ek dink Georgia, die staat. En hy arm, sy pa was 'n peanutboer of 'n ding. Maar ouens het weer daai suide van Amerika mos maar landbou, harde lewe, arm. En die enigste, ek wil sê, ontsnapping was maar die weermag en so aan. En hy's toe na die vloot toe. En hy word toe die jongste commander van die eerste nuclear powered submarine, hè? So. Die jongste commander. Dink dit was die Seawolf, sweet. So hy's nou 'n jongste commander in die vloot en sy vrou, hulle kom en sy pa gaan dood. En hy sê nee, hy moet terug plaas toe gaan. Sy vrou wil hom amper skei. Ek moet side note. Het jy dan nou vir Peanuts gewerk, is jy nog? Hy het vir Peanuts gewerk. Op die plaas. Hy het. Hy gaan terug, hy draai daai plaas om, hy word 'n baie suksesvolle, welgestelde boer en entrepreneur en hy kom agter hoe die suide van Amerika, daai ouens, hoe dodgy hulle is, die politici, en hy besluit hy gaan iets omtrent doen. Hy hardloop vir local government, word later die gouverneur en die volgende oomblik, daar's nog so headline, toe hulle Jimmy Carter of Jimmy Who, toe hulle weer sien toe is die ou president. So is 'n interessante entrepreneur, maar nou wil ek sê, daar's baie kritiek dat hy 1 termyn gehou het, maar ek wil vir jou sê, as ek, die bietjie wat ek van hom weet, is die rede hoekom hy net 1 termyn gehou het, was hy het gedoen wat reg was vir die mense, nie wat polities reg was nie. En as ons kyk wat Trump ook gedoen het. Trump was goed vir die mense, jy het hom dalk, like jy hom nie, like hoe hy dit doen nie, hoe hy praat, hoe hy lyk nie, maar dat jy moet weer eens gaan kyk na wat is die resultate op inflasie, werkskepping en. Ek het al bietjie dieselfde van JFK ook gehoor, en daar's ook 1001 stories oor sy assassination, maar So hy het ook net 'n termyn gehou. wel, hy het nie 'n termyn gehou nie. Hy is nie uitgestem nie. Ja. Hy is uitgeskiet. Ja. So. Nou okay, was dit bedreiging vir te veel moondhede en ja, uiteindelik. Maar ek wil nou actually my punt oor Reagan akteer, soos ouens weet, en wat ouens nie weet nie, is hy het later vir General Motors gewerk. En hy het die speeches gedoen. So dit was so half Hy was die PR. Ja, dit was 'n PR komponent en ek dink 'n training komponent. Okay. Ek praat oor 'n korreksie waar hy gaan en dan en dis waar hy sy public speaking vermoë ontwikkel het. Maar wat was hy by General Motors na sy presidentskap of? Nee, voor dit. Sy akteurloopbaan het begin afgaan en toe word hy nou half so gereenwend wat hy hierdie public speaking /PR/ opleiding en daar het hy sy tande en natuurlik hy het hierdie netwerk begin opbou. So as weer eens 'n storie agter die storie. Jy staan net eendag op en jy's 'n kragtige spreker nie. En ja, dit is, en ek bedoel hy's res is association van die legendariese Republicans, nee. Ja, en ek dink dit is een van die goed wat as mens nou terugkom by what's history en wat's geskiedenis en bedoelende die perspektiewe daarop, dan wat regtig dit interessant maak is nie net hierdie random snippets van hierdie dag en daai datum nie, maar en insidente nie, maar die konteks daarvan. En dit maak dit interessant. Dit is hoekom hoe meer jy uitvind, hoe meer interessant word dit, want elke bietjie detail leer vir jou, maar hier was 'n baie spesifieke ding wat gebeur het, en die feit dat dit toe so prominente impak gehad het, is maak dit dan baie meer opvallend. Nee, verseker. Ons is selfs so lekker, ons het laas nou gesê, ons gaan tendense en 'n geskiedenis, maar ek dink hierdie word in die geskiedenis 'n segment, né? Is daar iets wat 'n tendens op daai noot? Ek dink ons het gegaan van snailmail, seemail, konflik, benadering, historie,
En kyk, die vinnigste manier om 'n boodskap oor te dra is 'n spies in die lies, né? As jy aandag wil kry. Ja, luister, ek gaan nou nie nuwe bemarking. in 'n week om my punt te maak. Ek gaan die spies in die lies. Dis ons nuwe bemarkingsstrategie. Dis jy aandag. Dis kry. impak, Dis ja. spies in die lies. Ja, sit nie 'n vlag Wel, op in 'n groot banner nie. Ek dink dit is dalk hoekom 'n Hollander eers 150 jaar later daar kom settle het. Want toe Vasco terugkom en hy sê hulle sê hy is so mooi en dis so nice daar. Hoekom het jy nou gebly nie Vasco? Nee, wat daai locals hè. Kom Jan van Riebeeck nou maar later dan met 4 bote aan, nê. Ja. Dis hy sê okay, nou Groot kan ons bietjie gewere. kom kasteel bou. Groot gewere. Maar ons gaan 'n breek vat, as ons terug gaan ons 'n bietjie ernstig raak. Ons gaan 'n bietjie die digitale bemarking en tegnologie segment gaan ons 'n bietjie stil staan by meetbaarheid, maar baie belangrik media value of media waarde. En ja, ek wil sê die smoke and mirrors om dit gaan ons 'n bietjie uitpak. Maar bly ingeskakel, ons is nou terug. Ek het vir jou goeie nuus. Ons sal teen vanaand 6uur vandag se regstreekse program 4 episodes beskikbaar hê sodat jy kan luister wanneer dit jou pas. Die eerste episode sal natuurlik die program as 'n geheel wees. Tweede episode gefokus op digitale bemarking en tegnologie. Derde episode op regsaspekte. Vierde episode op finansies. En onthou, besoek asseblief ons webwerf by www.klipkous.com. Teken asseblief in sodat ons jou op hoogte kan hou. En baie belangrik, gaan luister na ons vorige potgoeie en toekomstige potgoeie op Spotify, Apple Podcast en natuurlik op YouTube. En baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat lekker mense soos jy ook te hore kom en uitvind van Klipkouerson. Maar toe, ons raak nou 'n bietjie ernstiger. So hierso ons een van die groot dinge en ek dink ons het in die eerste episode gepraat weer die krag van potgooi as 'n meetbare medium. Maar selfs hierdie internetradio ding, nê. Wat interessant is dat ek wil sê ja, ouens kyk 'n bietjie neer op internetradiostasie, want dis weer enige wielie-walie kan tegnies mic opset, druk 'n knoppie, internet, daar's jy live, versus om 'n lisensie te kry op die lug weer, jy weet, jy het 101.7, dat daar's 'n bietjie van 'n, daar's, kan ek sê, 'n bragging right, maar die ironie is, die mees meetbare een is die internet radiostasie, want ons kan sien hoeveel mense daadwerklik inskakel. Ons kan sien, ek laat sê, okay, ons weet nie jy's in die M1 in die kar nie, ons weet jy's in Johannesburg. So, jy kan ontspan, maar ons weet jy's in Johannesburg, ons weet jy's in Pretoria, ons weet jy's in Bloemfontein, ons het ouens, ek dink ons het laas toe ons gekyk het was, dink in Amerika, was dit Holland, een van die wat ingeskakel het. So dis weer die meetbaarheid, en ek praat van tendens waarin ons beweeg, so ek wil daar 'n bietjie dit uitpak, versus media value.
Okay, so kom ons praat ook vir ouens wat nie media value verstaan nie. Ja, maar interessant as jy nou terug gaan, Jacques, ek meen, net die feit hoe die wêreld kleiner raak. As jy nou net 'n gewone radio is, die ou in Holland sal nie kan luister nie, want hy gaan nie die frekwensie kan opvang nie. En kyk hoe wonderlik is dit, dat ek met 'n ou in Holland, in Amerika, 'n suffer, wat nou baat vind by wat ons oor gesels, kan inskakel, en ek meen, dit is nou 6 uur by ons, daar's ander tydzones en ons kan dit vasvang, en dan kan jy na die tyd luister. Verseker, en ek wil weer terugkom, die mark verstaan nog nie, en hoekom ek ook hieroor wou praat, want Marie, ons het juist nou iets wat maandag gebeur het, wel, ons kan name noem, ek dink nie dis, of ons hoef nie, maar ek bedoel, die punt is, dit gaan oor 'n media, 'n pakket, en die media value waaraan gekoppel is, en die sales pitch, noem nie name nie, maar kom ons pak daai sales pitch uit, Marie, jy kan hom nou, jy's 'n prokureur, so jy kan hom ons nou. So ek dink waarop dit neerkom, ek sal wegbestuur van dis nie 'n persoonlike ding nie, ek dink dit is maar net 'n voorbeeld van dit waar ons op praat. So kom ons sê daar's 'n groep mense wat bymekaar sit, ons het 'n nuwensgewende organisasie met lede en donateurs, sponsors, mense wat bydra, en nou as deel van jou goue en silwer en brons lidmaatskap kan jy verskillende voordele kry. En een van die voordele is om met die media vernoot, die media partner, ligtyd te kry. Nou daai ligtyd is op televisie en radio, en dit word verkoop as die honderde duisende mense wat daai blootstelling gaan kry, wat of op daai tyd gaan kyk na die televisie wanneer hierdie paar sekondes of paar minute feature gaan opkom, of op die radio, jy weet, of daar's miskien 'n onderhoud of wat ook al, maar dis baie kort, en die groot klem is, sê nou maar 100,000 of 200,000 mense gaan hierna kyk. Maar die vraag, en ek dink dis waartoe ons gaan, is, wel hoe weet jy dat hoeveel mense dit kyk? Kyk met DStv, dink ek is bietjie meer digitaal. Ja. Maar daar sê nou maar, wie actually kyk, en hoeveel mense voor die televisie sit, wat is hulle belangstellings, en veral radio, jy weet, hoe weet jy, is een van julle al ooit, was julle al in 'n poll, omdat jy deel was van daai statistiek, of luister jy hierdie daai tyd van die dag, en hoe reageer jy op hierdie, stel jy daarin belang, as jy radio aan is, luister jy, speel in die agtergrond, sulke tipe vrae, was julle al deel van, hoe bepaal hulle daai statistiek, om met soveel confidence te kan sê, soveel mense luister, en ons het hierdie groeperinge, en hierdie belangstellingsvelde, en dit is dan die waarde wat jy uitkry, want jy wil tog in jou oogmerk, iemand se brein beïnvloed, om iets te weet, of iets te doen, wat andersins nie sou gebeur het, as dit nie vir daai blootstelling was nie. Okay, maar hier is die probleem, so kom ons praat 'n bietjie daai media, daai value. So en ek wil graag weet wie dit besluit. So kom ons vat nou 'n klassieke voorbeeld. Ek wil 2 praktiese voorbeelde gee. Ek is 2016, Desember 2016, toe ek 'n onderhoud in Londen met Alec Hogg van BizNews. Alec, hulle gaan van krag tot krag. Jy weet, ek dink BizNews is nou baie sterk. Hulle het wakker geskrik vir ek dink die podcast geleentheid, YouTube en so aan. Hy kom uit mainstream uit, nee, was hy nie? Hy het absoluut, ja, hy het Moneyweb begin, en verkoop, hy was journalist vir die Citizen, so nee, ek ry Alec, ek dink hy's 'n baie nice ou, interessante ou, en natuurlik die onderhoude, dit wat hy uit ontgin is, ek dink is weer geld. Hy het natuurlik baie, die onlangs met Raap Hershof, die Joetjie, die biljoenêr Joetjie, wat hy was 'n paar keer nou, Hershof het mos ek dink die lughawe gekoop aan Durbanville se kant. Hy het teruggekom, ek dink dis waar hy sy geld gemaak het. Maar in elk geval, toe kom hulle steel vir my e-mail na die tyd. Nou dit is 'n vrou wat Alec ken, wat ons connected, so ek niks betaal daarvoor nie. Nou, en Alec was net vars van die boot af, so ek dink hy was net te bly om met 'n Suid-Afrikaner, meer Suid-Afrikaner te kan gesels. Ek dink hy was vir 6 maande in Londen. En toe kry ek 'n e-pos om te sê dat die media value van my 30 minute onderhoud met hom is R350,000 werd. Okay? En, daar is voorbeeld 1. Nou, ander voorbeeld, ek het veel klomp sulke voorbeelde, maar ons gaan nou kom by die probleem met dit.
is Henny, ek het nie so van vergeet, hy het Poseidon, hy is die medestigter van Poseidon, hulle die rekenmeester sagteware, baie innoverende produk, en ek sit die dag by hom daar, hy is daar Silver Lake se kant toe, en hy raak toe moeilik, want hy sê nou, hy het hierdie PR agency aangestel, en hulle het nou, elke maand genereer hulle vir hom tussen 500 en 600.000 rand se media value, hy sê, en hy het nie een blerrie nuwe kliënt nie, ja. kliënt nie. En daarin lê die probleem. So die vraag is, wanneer is media value, wat beteken dit? Kyk, eintlik, en dan wil ek sê, mens moet onderskei, daar's 'n tyd en 'n plek, in ander woorde, kom sê, 'n sekere grootte maatskappy, en ek dink dis waar ons moet onderskei. Is jy B2B, is jy B2C? Werk jy met ander maatskappye, billboard op die N1 gaan nie vir jou werk nie. Verkoop jy direk aan die publiek, billboard gaan vir jou werk. Maar dan is die tweede vraag, of derde vraag, hoe groot is jou maatskappy? Ander woorde, as jy 'n miljard rand maatskappy is, en jy kompeteer teen 'n miljard rand maatskappy, dan wil jy, kos kyk, byvoorbeeld, klassieke voorbeeld, wie domineer al die bloody billboards hier in Gauteng? Wat se industrie? Trick question. Wie se handelsmerke sien julle die meeste? Ek moet rondry om dit te weet. Ry so min rond. maar hoofsaaklik, wat jy wel sien, sal banke wees, jou finansies en telekommunikasie. Telecoms, ja. Ja, en dan versekeraars. Ons dink nou aan King Price en Outsurance. Inteendeel is al wat ek sien. Ek dink Outsurance, daai massiewe ene, King Price is oral. So daar's 'n plek vir dit op daai level. Maar ek dink in daai geval soos 'n King Price en wat as jy geloofwaardigheid wil hê, ek dink dis waar hierdie inkom is, hoe meer ek jou sien, as jy dan die oproep kry, at least weet ek nou. Dis nie 'n negeer in 'n garage nie. So ek dink daar's 'n ja, maar daar's ook 'n risikofaktor. Want jy nou met mense se geld te versekering. So ek dink daar, soos jy sê, daar's 'n ou wil jou geld hê, dan moet jy confident hê dat nou bel hierdie nuwe bank. Jy het nog nooit van hom gehoor nie, of hierdie nuwe versekeraar. Dis 'n te foefie. So ek wil die duiwel gee wat hom toekom en sê daar's 'n plek vir dit. Maar op 'n sekere vlak, en ek weet nie waar daai, ons praat, kom ons sê SMMEs, maar ek bedoel 'n medium groot maatskappy in Suid-Afrika word al wat op 50 miljoen 'n jaar as jy 'n medium. Ek weet nie eens wat ons klassifikasie, van die domste klassifikasie moontlik daar buite is nog steeds om jou te meet op hoeveel employees jy, nee, dis crazy. Ek bedoel dit is so ongeag wat hulle doen. Ja, want ek kan vir jou 50 miljoen 'n jaar maatskappy wys met 10 werknemers. Dit is veral nie tegnologies en vice versa. Korrek. Almal dit nie nodig, selfs boere. Daar's groot boere daar buite aan hy 35 plaaswerkers. Want die trekkers doen 3/4 van die werk, die tegnologie doen 3/4 van die werk. So kom sê maar dit is tot en met 100-200 miljoen 'n jaar. Ondertoe is daar, wil jy meer begin, jy soek die lead, jy soek 'n naam, 'n nommer, jy wil iemand bel, jy wil die conversion kan meet. En ek dink daai is vir my die probleem, is dat, ek wil sê vir die gemiddelde bemarkingsbestuurder, jy met jou vinger uit jou dinges uittrek, en begin navorsing doen, want hulle meet nog steeds sukses daaraan. Net soos baie bemarkingsagentskappe nog steeds weet wat 'n podcast is nie, dis hoekom hulle dit nie aanbied vir hulle kliënte nie. Dit klink nou so suurdrywe, maar ek sê altyd die ouens wat eintlik podcast terughou, ons het laas gepraat oor data wat nie meer 'n probleem is nie, bewustheid van die medium en. Die eintlike culprits wat die podcastingmark terughou is 'n bemarkingsagentskappe. En onthou as ek het daai tyd met Gareth hulle, ek sê dit Gareth vir dieselfde irritasies en frustrasies, hy sal net met die groot multinational agencies, ek wil sê ongeskikte gesprekke, ek het die ongeskikte gesprek met die 3-woman band, die local guys, maar die irritasie bly dieselfde, so hoe kan jy nie hierdie medium, and by the way, net as 'n vars offering, jy hak vas by radio, TV, billboards, print, nou in digitaal, wat nou al, dit is soos 'n website, is nie digitaal het nie, net sowel nie 'n website nie, so jy is dood in die water in elk geval. So hulle hou terug, maar dit beteken hulle verstaan nie. Niemand van hulle het nog die moeite gaan doen om hierdie medium te verstaan, om of nuwe kliënte te wen, of hulle bestaan, ek sê altyd 'n gain and retain strategie, waar jy jou huidige kliënte, hierdie ouens innovering, kyk wat bring my marketing agency, dankie, wonderlik, het hierdie wêreld oopgemaak. En natuurlik nuwe agency, waar die ander agency sê, wel, my agency het nie vir my podcast nie, hulle is crap, kom ek gaan na hierdie nuwe ou toe wat verstaan wat die toekoms is.
So daai is vir my, en ek wil dis 'n storie vir 'n ander dag, maar nou kom ons terug na media value toe, en dit is die sukses, dis hoe sukses gemeet word. Ek het hierdie gesprek in die week gehad, ook met 'n groot brand. Ja, ons het R100,000 spandeer, toe kry ons R400,000 se media value. Woepie woe, ons kan dit nie meet nie. Ons kom terug na meetbaarheid, nou stel 'n Rams report is die radio se duimsuig van luisteraars, weet ook nie hoe akkuraat dit is nie, of nog is nie, ons kan alles bevraagteken, ek dink, alles in Suid-Afrika is 'n korrelasie met Eskom, en die potholes, so moenie vir my sê ons het beter geraak om ons luisteraars te meet nie, of daai dienste wat oor die jare gelewer is nie. Kykers, ek stem saam dat 'n DStv wat kos jy 'n app, daar's 'n digitale komponent, so jy kan sien, jy het ingeskakel, versus 'n dekodeerder, so ek sê daar's 'n bietjie een voet in die 21ste eeu, nee, of met Showmax. Maar, jy weet nog steeds nie wie die persoon is nie. Daar's 'n familie van 27 wat vanaand TV kyk. En hier's die advertensie. En by the way, daai advertensies het ek al agtergekom, hulle maak jou dood. Interessant, ou het vir my vertel dat nou in 'n 60 minute program op DStv, dink ek is dit 18 minute se advertensies. Jy kry 42 minute se kyktyd. En by the way, betaal. Dis nie soos jou... Ja, dis soos 'n Netflix wat jy streaming doen. Ja, maar ek betaal, so ek wil net kyk wat ek wil kyk. Jy druk geen ads in my gesig in, nee. Selfs dis hoekom die BBC, weet jy of julle weet die BBC is nou ook, jy mos jy weet, jy moet so £11 plus minus, betaal jy vir jou BBC televisielisensie. Geen advertensies op die BBC. Julle het geweet. Ja, sure. Want ek betaal jou bly £11. Ja. jy kry geld van die publiek. Jy mag nie gaan ads-based verkoop nie. Ja, obviously die SA kan nie daai memo gekry. Ek wil nie op 'n tangent gaan nie, maar die punt is jy weet nog steeds nie wie kyk nie en jy weet nie wat die aksie wat hulle geneem het nie. Mits daar SMS die kode / gaan weet besoek hierdie bladsy waar jy hulle kan dryf na 'n plek toe, na 'n webwerf toe, gaan teken in ensovoorts, nee. En dan laaste maar nie die minste nie, lesers. Nou baie interessant ook. Ek het ook met 'n media agentskap hierdie week gesels, baie innoverend wat hulle doen. Print, ons weet print gaan dood. Hy gaan stelselmatig sterf hy. Behalwe dat Caxton mos, ek dink is dit net na COVID of voor COVID se lockdown se daai hele al die publikasies hulle gat gesien, hulle moet die model verander. Al jou groot publikasies is onder druk want minder en minder mense gaan koop. Hulle consume digitaal. Maar nou, hoe meet jy 700,000 lesers? Hulle tot 'n toilet lees faktor daarin. Familie. Daar's genuine is soos in die ding, dis die, ek wil sê dis ekwivalent van, hulle is so bold, is om die hospitaalpraktyk tydskrif weet faktor in te bou. Behalwe dat die huisgenoot 4 jaar oud is. Dit maak nie saak nie. As jy by die dokter sit en wag, gaan lees jy hom. Jy lees hom, ek vat natuurlik nie aan daai tydskrif. Ek was lanklaas maar ek dink daar is die grootste kiemverspreiders. Ek dink daai is om nuwe pasiënte te maak en te hou. Ja, dis leads conversion. Daai is leads conversion. Dis lifetime value daai. Hoe hou jy 'n kliënt? Hoe hou jy? Jy gee hom 'n vrot ou tydskrif wat so nou se kiem op is. Yes, nee, dit is my verskriklike gedagte, maar in elk geval, hulle sê dis ons lesers. Maar weer eens, wie is dit? Wie het dit gelees? Wat het hulle gesien? Wat het hulle gedoen? En somehow koppel hulle waarde daaraan. Die 700,000, en onthou, hierso is die laaste ding wat ek sal sê, wat interessant is hoe hulle die media value verkoop, né? So 'n DStv, ek weet eens, gaan nie naam noem nie, is 'n gevalle studie, die ou my gedeel het, wat elke jaar 'n TV-program het. So DStv kom na hom toe en sê, hoorie buddy, hierdie is R2 miljoen werd. Ons is DStv sê vir R2 miljoen werd. Maar, ons sal hom vir jou gee vir 1.5, want ons like jou. Dan gaan hy dan verkoop hy daai vir 1.8. Nee? Sê hy vir die ou, Brian, ek gaan vir jou R2 miljoen se waarde gee vir 1.8. Hy druk die verskil in sy sak, want natuurlik, hy moet nou daar gaan sit, en hy word betaal om sy handelsmerk buite te kry, en natuurlik die waarde te skep.
Maar die sakker is, in my opinie, is nog steeds die ou wat dink, omdat jy vir hom sê, dis R2 miljoen werd, en ek dink hierdie gevalle studio wat maandag met jou gebeur het, is ook, that's not all. Jy dink dis soveel, dis eintlik soveel. Nee? Ons gee daai extra R500,000 se waarde, wat ons uit die lug uit vat. En die tragedie is, die gemiddelde ou wat daar sit, is 'n SME. Ek wil sê, baie van ons is die klein besigheid, wat wil leads hê, en wat die leads moet convert, en niks gebeur nie. Die telefoon lei nie. Die e-posse kom nie in nie. Ek wil sê, 90% van die tyd. Ons gaan nou nie generalize nie, maar daar's ouens wat altyd vir my... Ja, kyk, daar's ook 'n komponent wat mens moet onthou, as jy nou die ligtyd kry, hoe benut jy dit? Weet, ek dink daar's 'n groot komponent van daai strategie, en soos gesê, dryf iemand, jy moet, hoe vertel ek die storie nou, terwyl ek hier so is, en ek moet die storie, die pyn so hoog lig en sê, maar ek het vir jou die oplossing, of wat ook al jou besigheid nou bied, en dan sê jy vir hulle, luister, maar kom na my website toe, of kom hier toe, weet jy moet, ek dink dis waar die taktiek ook lê, want dit is nou, ek wil sê, jy het die Ferrari gekry, maar nou weet jy nie wat om te doen, en staan net in die garage, jy weet, as jy nie weet hoe om te gebruik nie, dan gaan jy ook nie van daai waarde kan ontgin nie. Ja, so, en daar's 'n paar ouens wat, ek dink skerp is, ek sien dit min, waar ek sal nou op 'n ontbytprogram wees, en dan vat hulle 10 minute onderhoud, en hulle sit hom op sosiale media, en hulle bou 'n Facebook of advertensiekampanje om dit vir daai kredietwaardig, sê, kyk, ek was hier op TV, en kom besoek my webwerf. So presies wat jy nou sê. So daar's 'n kredietwaardigheidskomponent, maar nou wil ek ook sê, hoekom moet jy op 'n radio of 'n TV-program wees om kredietwaardigheid te hê? En dan wil ek ook by dit sê, TV het ek ook agtergekom, daar's die usual suspects. En ek het een aand, toe ons net terug is in die land, was ek op 'n sekere kyknet program. Ek gaan nie vir julle, want hierdie media value wat julle hier gaan kry is R3 miljoen. Maar ek soek 500,000 vir dit, so ek gaan julle nie 'n shout-out gee nie. Maar kom ek gee julle my bank details, dan kan julle gaan oorbetaal. En dan sit daar 'n ander ou in die ateljee daar, maar hy is elke blerrie 2 maande, of 3 maande, is hy of op die radio, of op die TV. Ek wil hom net 'n klap gee. Maar dis soos hy's die usual suspect. Hulle is die go-to. So daai is ook 'n bandjies vir boeties, né? Wat is daai? So dis ook 'n bietjie the usual suspects wat my ook laat bevraagteken. Okay, hoekom is daar so baie kredietwaardigheid? Is hierdie old boys club die hele tyd dieselfde ouens nooi en pelle nooi en so aan? So is dit regtig akkurate content? Dis dieselfde mense. En by the way, hoekom kan my produk en my reviews, my customer testimonies, hoekom is dit nie die eintlike asset test nie, versus om op TV te wees byvoorbeeld. So, as 'n mens gaan bietjie net dink aan value, so, wat is value? Wat beteken dit om te sê value? En ek dink vir my om daai vraag te antwoord in hierdie konteks, met mens teruggaan na die objectives toe. Wat probeer jy reg kry met die bemarking? En met eintlik nie bemarking eers per se nie, publisiteit. Dit is 'n kans om iets daar buite te sit, en maar wat wil jy uit dit uitkry? As jy byvoorbeeld non-profit is, wil jy dalk donasies hê, of jy wil hê, partykeer is bewustheid genoeg. Ek dink byvoorbeeld aan daai, ek weet nie of jy al daai app gesien wat jy soos moet raai wat se company, wat se logo pas by wat se company. En hoe goed mense eintlik in dit doen. Enigiemand. Van hoeveel keer jy al daai logo gesien het, maar dan vra jy ek, maar wat doen daai company? Wat onderskei hulle? Weet jy iets van dit? Nee, maar ek weet daai is mobile en hierdie is BP en wat ook al. Nou, maar dit laat my baie dink aan daai storie van die keiser se kleed. Ek dink dit was 'n matriekboek. Ja. Baie mense ken dit, né? Van basies die scammer wat sê woord wat na die ontwerper wat vir hom gesê het. Yes, /scammer. Yes, scammer wat na die keiser toe gaan en sê ek gaan vir jou die mooiste kleed ooit maak, jy moet my al hierdie geld gee. En uiteindelik laat hy die keiser kaal rondloop want hy het almal oortuig, net slim mense kan dit sien. En as jy twyfel of die keiser die mooiste kleed ooit aan het, is dit omdat jy te dom is om dit te sien. En nou dink ek aan hierdie ding van die value. En dit het gewerk tot en met die kind gesê het, maar
jy skaal en almal toe dit is net daai een nou nodig. Dis hy. En om die switch te flip en te sê wag 'n bietjie, dit is nie wat ons gedink het nie. Dalk is dit en ons is dom, maar kom ons maak dit seker. En nou byvoorbeeld na iets soos conversion toe, jy weet, of 'n mooi woord wat iemand my geleer het is value capture. How do you capture that value? Soos jy praat Jacques van R350,000 se waarde, maar het jy daai cheque gebank, kon jy vir jou iets daarmee gaan koop het? Nee. Hoekom nie? Want daar is 'n strategie nodig wat saam met dit gaan. Soos julle sê, daar moet 'n telefoonnommer wees van iemand wat na 'n call center toe bel en daar gaan vir 2 ure of 30 minute na die advertensie gaan daai foon lui en daai mense moet iets daarmee kan doen. Of as jou oogmerk is, hulle moet net die logo herken op die app. Cool. Doen dit. As dit is hulle moet na die webwerf toe gaan of 'n app download of volgende keer as hulle op die lang pad ry by hierdie garage stop eerder as by daai garage, dan is dit die tipe goed wat mense regkry, maar ek dink dalk moet die term net verander word, in plaas van media value moet hulle sê potential media value. Ek dink dat is maximum potential basis. Kyk, ek dink hulle sal aan 3/4 van 'n besigheid verloor. Wat vir my fascinerend is, en ek dalk ons maak 'n mental note om dit 'n bietjie te, jy weet, te ontgin in die toekoms, is wie's die ouens wat vir jou sê wat die media value is? Dis die belangrike vraag. Nou daar's 2 maatskappye. Die een is, en ek het al met albei gepraat in die verlede. Een is Meltwater. So Meltwater is, ek dink hulle is in die Kaap, maar dis big boy territory. Is duur, betaal 'n subskripsie en dan monitor hulle. So dis wat hulle doen, hulle monitor waar is jou handelsmerk genoem, jy weet. En daar's 'n waardevolle funksie daarin, in die sin dat hulle gaan, een voorbeeld wat ek hierdie week gekry het, is dat die sekere handelsmerk se handelaar doen iets daar in die noem dit Malanga, wat hulle nie van weet nie, en dan kry hulle verslag, sê, hey, hang on, ons handelsmerk is hier genoem, komplimente van die handelaar, wat hulle andersins nie sou geweet het, nou kan hulle daai goed konsolideer. Die ander een is Newsclip, so Newsclip is goedkoper, maar is nou weer, daar's goedkoper, en daar's natuurlik ander uitdagings, maar dis die 2 diensverskaffers, dis soos, ek wil sê, in term van 'n internasionale vlak het jy Nielsen, ek weet of jy van Nielsen, hy was altyd AC Nielsen. Ek het die eerste keer met Nielsen te make gehad in ons tyd in FMCG in Suid-Afrika met Coca-Cola, Parmalat. So jou Unilevers is baie lief vir Nielsen, want hy sê vir jou wat jou markandeel, jy weet, as 'n klomp faktore wat hulle na die tafel toe bring, maar net so is Nielsen die pioniers gewees om te bepaal hoeveel kykers op 'n TV is. Nou, ek dink dit het iets te maak gehad met die senders, om te sê hier's 3 miljoen ouens wat ingeskakel het. So daar was 'n bietjie method in the madness. So ja, dan, ek weet nie, luisteraars seker weet van aanhouds, maar ek weet van die 2 ouens, en ek het vir hulle, ek wil 'n baie interessante ding vertel, so ek het met hulle gesels op 'n stadium, want ek wou weet, ek wil hierdie game speel. Ek sê, luister, if you can't beat them, join them. Ek kan nou vir jou verduidelik 10,000 downloads, maar as jy nie podcast kan spel nie, dan sê hy, maar Jacaranda het 300,000 luisteraars, ek weet nie hoeveel het hulle by nou, ek wil sê nou maar so. En jy het altyd sê 19, man. Dan 19. Wat? Net 19. Daar's 'n nederige 19 miljoen. Maar nou het hulle hierdie 10,000 downloads, want hulle verstaan nie wat dit beteken dat 'n ou of 'n vrou kom kies om te kom luister versus druk inhoud in jou oor in nie. Maar hulle kon nie vir my die media value gee nie, want ek wil weet wat staan, as ek die media value kan bepaal, en dit is interessant, met so meetbare medium, kan hierdie ouens nie sê wat is 'n podcast episode, wat 10,000, hulle het vir my, ek gaan nou vir hierdie belaglike storie vertel, maar as hulle nou net die waarde hier van hierdie podcast, hierdie show, as hulle waarde kan koppel 'n media value, dan raak dit baie makliker, om sponsors te gaan kry, en vennote te gaan kry, want dit is die taal wat hulle praat. Alhoewel ek weet, hierdie is superior oor die meetbaarheid. Maar die ou met wie jy taal, en dit is 'n les ook, help nie jy praat 'n ander taal nie. Ek kom net weer, ek het hierdie week agtergekom, die podcast taal verstaan bemarkers en hulle kliënte nie. Ek wil amper sê, dis nie dat ons nie goeie Afrikaans praat nie, maar as jy nie Afrikaans verstaan nie, dit maak nie saak hoe mooi en suiwer my Afrikaans is, jy gaan nog steeds nie weet wat ek sê nie. So nou moet ek begin Engels in die mix insit, om my punt oor te dra, en dis waar die media value komponent vir my inkom. Kom ons gebruik dan 'n bietjie taal,
alhoewel ek woordliggies na as ek daai taal gebruik, want ek wil leads generate, ek wil dit kan meet, ten einde leads generate om hulle te convert vir my kliënt. Maar ek vra toe vir hierdie selfe dame daai tyd wat vir my gesê het, my onderhoud met Alec was R350,000 werd. En ek kan nie onthou wat een van die twee van hierdie ouens was dit nie, maar toe sê ek vir haar, ask them the following question. So hierdie was 6 jaar gelede, maar ek het geweet, dat is 'n trick question. Toe sê ek vir hulle, wat is 'n 30 minute podcast episode werd met 10,000 downloads? En toe kom hulle terug met 'n bedrag. 51,230. Nou wat vir my special was beliksem. Weet as jy hom afgerond het, dan het ek jou meer geglo. As jy by daai level en toe sê ek, okay, en as dit 'n uurprogram is, krieke. Dit is 'n vraag want maar as dit 5,000 downloads is hy net 25,000, is hy R20,000 werd. Dit is absurd. Maar wat ek toe besef het, hier's die punt wat ek gevat het van dit, gevolgtrekking, is dat as hierdie Willie Walies dit sê, dan beteken hulle 'n radiometrics gebruik, wat beteken ek kan actually 'n 0 bysit. Ek kan 'n 0 bysit wat die eintlike waarde is van 10,000 downloads van episode, podcast episode. En om 'n praktiese voorbeeld te gee van hoe ek daai punt wat jy maak beleef het, was daar was 'n kliënt wat nie vir Jacques betaal het vir 'n podcast wat hy opgeneem het nie. En die waarheid. En uiteindelik het dit nou 'n dispuut geraak en omdat ek nou hierdie persoon moes aanskryf en sê hoorie so hy het hierdie goed bestel en jy dit laat maak en jy dit op die internet laat sit en jy wil nou nie betaal daarvoor nie. Het al die ander goed betaal wat hy gedoen het, maar hierdie deel was nou vir een of ander rede. En toe moes ek self na die goed gaan luister het. Nou ek gaan nou nie vir hulle ligtheid gee nie, maar dit is 'n maatskappy wat, ek dink dit was 3 of 4 gesprekke met een van die top mense wie daar werk, en hulle het in detail gepraat oor, wat doen hierdie maatskappy, wie is hulle teikenmark, hoe werk dit, wat se tipe voordele bied hulle aan vir hulle kliënte, wie is die tipe kliënte wat hulle soek, en ek wat nie in daai teikenmark was nie, was basies beïndruk. Ek het gedog, hierdie is actually cool, dit is regtig interessant, en as ek meer wou weet van hierdie maatskappy, as ek belang gestel het in so tipe diens, sou hierdie vir my fantasties gewees het om op af te kom, want ek kan basies, soos wat jy dit vir my geleer verstaan het, Jacques, is ek praat met die top verkoopspersoon, so goed soos in persoon. In plaas daarvan, ek hoef nie na die shop toe te gaan nie, ek hoef nie die vrae te vra of uit te dink nie. Hierdie is die beste persoon wat die boodskap kan oordra, wat tyd het om gemaklik daardeur te gesels, wat nie 2 punchlines moet gooi en hope you get it nie. Dis ook nie net 'n ding van, jy weet, dit is self cheesy om net in punchlines te praat. Mense wil mos nou in diepte ingaan, as jy 'n belangrike besluit wil maak oor iets wat wesenlike finansiële of watter ook al ander implikasies gaan hê, dan is 'n punchline wat deur een of ander creative uitgedink is net nie genoeg nie. En ek dink dit gaan vir my na die punt toe, hoe kan 'n mens vergelyk dat kleiner getalletjie is beter soms as 'n groter getal. Want as jy sonema by 'n skoolsportbyeenkoms praat ons oor my loodgieter of my motorhandelaar, jy weet, en ek het nou vir die skool die dag geborg en nou kon ek gou vir almal bietjie daar vertel. Die mense is daar om atletiek te kyk, hulle soos kom aan nou, laat die kinders wegspring. Nou is warm. En nou wil hy gou want hy het nou betaal, nou kan hy gou hierso pitch vir almal en soos jy sien, ek het nou my, jy weet, ietsie vir die skool gedoen en nou ook vir my besigheid. Maar die term is spray and pray. Jy gooi dit daar buite in die lug op en hoop dit val op die regte posbus. So wanneer daar spesifiek gefokus kan word en geteiken kan word, wie luister hierna, wat is daai profielpersoon, wat is die waarskynlikheid dat ek met die regte persoon praat, dat ek op die regte manier die boodskap oordra, dat ek relevant is, en ook nie iemand toegooi met onnodige en onbruikbare inligting. Natuurlik, ons gaan dit nooit kan vermy nie, dit is op ons almal se pad, maar ek dink uiteindelik om te kan spesifiek raak, om 'n bietjie in diepte te kan ingaan,
en eintlik met die teikenmark direk te praat. Sê wel, ek sal liewers met 'n kleiner groepie van die regte mense praat en net dit wat hulle moet hoor vir hulle sê en konstruktief engage as om 'n groot gehoor te hê en ek weet nie eers of daar iemand is wat belang gestel het nie en ek moes dit op so 'n manier doen dat dit interessant is dat selfs die een wie luister dalk ook dit mag gemis het. Al wat oorbly is jou 1000 flyers wat in die drom gegooi word. Hoor jy, ons gaan 'n breek vat. Dit het chocolate sal by die flyer genoem, man. Nee, dis duur. Dis duur vir niks vir duur. Ons gaan 'n breek vat, net 'n shout-out vir Lydia Winchester. Ons speel elke week onafhanklike kunstenaars wie sy verteenwoordig, so dankie. So hierso is 'n liedjie. Dit is 'n man en 'n vrou span, Reinhard en Karen, so dis RNK. So ek dink soos Pick n Pay. En die liedjie se naam is Hart van 'n Held. Lekker luister, ons is binnekort terug. Gaan ons 'n bietjie regse goeters gespreek. Regspraak. Plaas in die Vrystaat hoor ek die dreun van soldate wat inkom, perde wat kreun. Wie sal sy mense ooit kan verraai? Wie sal hul rug op familie kan draai? Die Engelse kom met perd en geweer op 'n vroeë somersoggend het al geleer om te weet wat is trots, om te weet wat is eer. Niks kan die hart van 'n boerseun ooit keer. 'n 4 peloton met 'n muur teen sy rug. Hy meer om te wys, daar is vuur in sy murg. Waar is die boere, ons wil hulle. Japie kyk stap en sê ek sal nie sê. Dis die hart van 'n boerkind, die hart van 'n held. Niks kan dit vermag nie met range of krag. Niks kan dit nie koop nie met geld. Dis die hart van 'n held. Die manskap staan reg om die sneller te train. Al bly maar nog twyfel, hy is die man se seun. Sien vra jong man, is jy reg om te sterf? Waar is jou mense, is dit jou lewe werd? Die braafheid van die kind het hom so geraak, dat hy sy manskap beveel het om al gewere te sak. Met 'n handdruk gegroet en die plaas toe verlaat. Jare daarna nog van Japie gepraat. Dis die hart van 'n boerkind, die hart van 'n held. Niks kan dit vermag nie met range of krag. Niks kan dit nie koop nie met geld. Dis die hart van 'n boerkind, die hart van 'n held. Teen 'n plaasmuur bewys dat daar is geen prys. Niks kan dit nie koop nie met geld. Dis die hart van 'n held. Nou ja, daar is ons nou weer terug. Ek hoop jy's nog daarso. Ek hoop jy's nou by die sit Woude ook waar trek my as jy 6 uur weggespring het. Met die goudtrein. Nee, met jou goue kar. O, Want wat jy by Woude kom teen nou. Daarom As ek wanneer weggespring het.
6 dan as ek nog nie daar nie, is nou net by die huis. As jy nou net daar, jy het net op die R21 geklim. Ja, daar van tydig vas is ek. Nee, daarom nie. Daarom is so ergie. Hoorie maar hoor na jou. Kom ons praat 'n bietjie straatreg. Wat het jy Straatsreg. Straatsreg. Ja, So street soos street fighting vir prokureurs. Ja, ek het net eintlik 'n bietjie gaan dink dat hierdie program is regspraak, laat dit so klink soos 'n regter wat dit gaan sê, want dit is wat regspraak Eintlik beteken. En ek dink Of is nie is of regspraak is Pretoria, jy kan nie oorrond nie. My ma en my pa is nie regspraak nie. Dis verkeerdspraak. Dit is ja, wel dat Transvaal. gaan 'n bietjie meer oor die straatsreg. Dat dit is waar die handboek en die straat mekaar ontmoet. Dat ek het al lankal besef in my werk dat dit is nie die handboekkennis wat die deurbraak maak nie. Dit is om streetwise te wees. Ja, jy kort die handboek. Ja, die fondasie, nee. Ja, moenie sonder hom daarin gaan nie. Maar dis uiteindelik 'n fyn aanvoeling vir wat regtig aangaan en 'n goeie assessment, jy weet, en 'n opsomming van wat is die faktore, wie's betrokke, wat is die motiverings en wat is regtig daai faktore wat die wiel of die ratte laat oordra. So vandag praat ons bietjie oor kommersiële egskeidings, corporate divorce. En dit is nou die fights wat uitbreek aan die einde van 'n samewerkingsverhouding of eerder weens die einde van 'n samewerkingsverhouding. So dit begin dis Honeymoon baby. honeymoon en verliefdheid en dit is Wat die wêreld oorneem met hierdie nuwe besigheid van ons. Ons weet dit. En jy dink dat hierdie nuwe partner van jou, jy gaan BFFs wees en dit gaan in die horison instap met die goue sonskyn en dit gaan net happily ever after wees, maar dit het daar's 'n lewensiklus en dit is baie belangrik om te weet dat wanneer mense begin saamwerk, moet daar asseblief nie 'n naïwiteit aangeneem word dat dit gaan noodwendig net altyd gladde reguit teerpad sonder punchers en breakdowns en goed wees nie. Dis 'n lang pad, dit is complicated. Dit maak nie saak wat jy saam met iemand wil doen nie. Ek meen dis wat spanbou en daai goeters goed maak. Jy gaan saam met 'n paar random mense, julle klim oor 'n hoëtoubaan of julle moet een of ander 'n ding regkry of mystery solve of wat ook al en vinnig, jy weet daar's soms konflik, daar's verskille van opinies, daar's verskillende persoonlikheidstipes en almal wil 'n rol speel en almal probeer iets anders regkry. Ja, partykeer staan mens lekker saam, maar in die regte lewe en oor 'n lang tyd en met baie druk, dan kom daar uitdagings en daar kom fights en mooi goed eindig partykeer lelik. So wat ons maar met studentepartytjies gesê. So ek wil gou vir julle 'n storie vertel. Ek dink die hele tyd aan waar 'n brandewyn inkom is waar die moeilikheid begin en toe eindig jy het actually gesê wat ek gedink het die hele tyd. So okay, die eerste storie was okay, so ek het op 'n tyd bietjie gewerk vir 'n kommersiële boer. Dankie Adrian. Dankie vir Dit was lekker koffie. By Bouma. Pot koffie Pot koffie. op jou boer. Pot koffie op 'n pot gooi. En dan maar hy praat van jy moenie 'n poepel wees in 'n koöperatiewe. Skies gaan aan met daai, jy's besig. Hoe om nie 'n poepel te wees in 'n besigheidsverhouding nie. Nee, okay, so dit begin so ek is die binneshuise prokureur in-house counsel vir 'n korporatiewe boer, 'n groot kommersiële aardappelboer. En hulle het 'n projek daar in Roetang, daar in Limpopo en basies was die deal dat hulle gaan vir 10 jaar op hierdie gemeenskap se plaas boer en hulle installeer al die infrastruktuur en hulle finansier die hele operations en verkoop ook die goed en dan die eerste 5 jaar word gebruik om die infrastruktuur wat geïnstalleer is af te betaal. Die volgende 5 jaar is winsdeling. So ekskuus ek val in jou rede. So hierdie is nou ook 'n baie goeie voorbeeld van hoe om met hierdie grond is nou het nuwe eienaars en hoe om nie net die grond vir nuwe eienaars te gee wat nie enigiets weet van boerdery af nie. So hierdie is 'n voorbeeld van hoe jy dit eintlik
wel kan doen, produktief en goed kan benut. doen. Ja, in 'n samewerkingsverhouding en daar was 'n kontrak, wie gee wat, wie doen wat. En aan die einde van die 5 jaar toe kom ek nou eers op die scene en ek ontmoet toe, dis nou waar ek nie by hierdie plek begin werk. En dan gaan nou saam met die CEO, CFO, ontmoet ons met gemeenskapslede, politici, mense van die departement van landbou en grondsake en wie nie almal nie. En beskuldigings vlieg. En basies word die beskuldiging gegooi, julle is oneerlik en diewe en uitbuiters, want ons kry niks uit hierdie deal uit nie. Nou word dit verduidelik, nee, daar's miljoene rande belê in julle grond, dit is nou aan die einde van die eerste 5 jaar, dis nou afbetaal. Ja, dis was so en nou ooreenkoms. begin ons met die wins. En intussen het ons vir 70, 80 mense hierdie seisoen werk geskep en die gemeenskap direk daarmee gevoer. Maar die beskuldigings hou aankom en uiteindelik sê is die uiteinde deals of julle moet loop. Gaan nie weg, julle is nie meer welkom nie. Nou ry ons van Roetang af terug in hierdie rigting en nou probeer ons hierdie situasie verstaan en een van die goed wat uitkom is, ek dink die vuur was te groot om geblus te word. Daar was klein vuurtjies wat eintlik die krapperigheid veroorsaak. Dis weer daai proaktiwiteit wat missing was. Asai. Dit was teen die tyd wanneer daar hierdie vergadering was die besluite klaar gemaak. Dis verby en na die tyd, jammer, maar daar's toe klomp gesinne het toe nie weer inkomste gekry nie wat daar so gewerk het. Hulle het nie 'n nuwe partner gekry wat daai kapitaal wat geïnstalleer is op die grond kon benut nie, wel ten minste nie onmiddellik waarvan ons geweet het nie en dit is tragedie. So toe probeer ons nou lesse uitleer. Ons sê okay, maar dalk wat ons moet doen is om meer gereeld interaksie te hê. Dalk moet ons nie dat dit uitwerk, dat in die tyd wanneer ons vir die eerste keer so praat, dinge so opgevlam het nie. En toe die volgende projek wat ons toe aanpak, het ons toe heeltemal anders benader. Ons het maande lank spandeer in die onderhandelinge van die kontrak. Wie doen wat? Verstaan almal wat aangaan? Is julle regtig dit eens? Nie net teken en loop weg en ons sal later dit vir die lawyers gee nie. Is hierdie punt vir punt presies wat ons almal in ons gedagtes het en waarmee ons saamstem. Daar was meer klem geplaas die volgende keer op waarde toevoeging van hoe kan ons lesse leer en hoe kan ons die gemeenskap bemagtig en hulle eie projekte help aan die gang kry en beter verduidelik wanneer daar geld afgetrek word of spandeer word, waarvoor gaan dit en hoekom en sovoorts. So Is daai, as ons nou dink 'n prokureur, weet weer eens jou kostes. Weet jy, ek moet julle ongelooflike sagte ware nê. Wat is wel party ons druk om baie kranige drukkers, knoppie drukkers, nê, e-posse vinnige gesel dan hardloop hy timer, die invoice timer. Daai incheck is die rede hoekom dit nie gebeur nie, is dit ek sê vra, is dit nommer 1 is dat ouens weet nie, hulle doen nie proaktief nie, of is dit omdat die kliënt sê, luister buddy, ek wil nie jy moet proaktief wees, want elke keer as jy proaktief is, kos dit my R5,000 'n pop. Ja, dit is 'n baie goeie vraag. Wel ek dink eerstens daar's 'n bietjie van 'n filosofie, hartwaardes, mindset issue heel eerste. Is dit hoe jy na die wêreld kyk of nie? Sê man, if it ain't fix it, if it ain't broken, don't fix it. Jy weet, laat dit gaan, ons wag tot dit brand, dan bel ons die brandweer. Okay, so dis stap 1. En 2, nie almal bied dit aan nie. Nie almal het daai inclination om te sê ek wil dit so doen eerder as so nie. Meeste is soos hier's 'n papier, teken hom, ek sien jou as ons fight. Nou okay. Dis ook dan weerspieël ook 'n klein bietjie dan op die aard van die verhouding. Okay, maar om jou vraag te antwoord, ek dink nie dit is almal se mindset nie. Ek dink dit is 'n ander benadering. Dis meer so wat ons elke keer maar sê, dit is die proaktiewe aanslag wat jou laat dink in ontwerpterme. Waartoe is ons op pad? Wat probeer ons regkry? Waarmee werk ons hierso? En kom ons werk met dit in plaas van om ons persepsie van die wêreld op dit te impose, kom ons werk met wat regtig aangaan. So die effek toe was dat in die tweede geval waar daar gereelde interaksies was, deeglike onderhandelinge, verstaanbare kontrakte,
waarde toevoeging in die verhouding, meer deursigtigheid, is daar meer geld gemaak en daar was meer geleentheid ook. Daar was selfs 'n geval waar 'n kompeteerder met die grond waarop ons geboer het, was omtrent 10 stukke grond in 'n area wat ons op geboer het, probeer 'n ander kompeteerder sê, nee, maar ons wil nou met hierdie ouens kom boer, waar ons die departement van landbou inkry om ons te help, om vir die gemeenskap te verduidelik, moenie met daai ouens gaan nie, bly met hierdie, hulle is goed vir julle. En dis nie politiek nie, dit is waarde. Dit is 'n verskil van, hey, jy gaan nie hierdie kry by 'n ander ou nie. Daai ouens wil net business doen. Hierdie ouens sien julle raak, hulle sit saam met julle in gesels en werk jy goed deur. Ja, een kant het jy media value, aan die ander kant het jy 'n gelukkige kliënt en 'n nuwe kliënt. Ja, en jy het 'n volhoubare verhouding en 'n gesonde spasie waar mense kan kommunikeer en dit bring jou risiko's af. Dit maak nuwe geleenthede oop en ja, daar's weer. Hoe lyk daai praktiese skedule van in check of ek wil sê hoe lyk proaktief? In hierdie spesifieke geval was dit daar was so 12, 15 landelike boere wie grond beskikbaar gestel het. En ons het met hulle in die naaste dorpie ontmoet, baie kere onder die boom gesit, partykeer het ons 'n gebou gekry of partykeer hier en daar 'n lodge gehuur, dit het 'n bietjie onnodige kostes opgejaag om 'n venue te kry, want ons wil eintlik net gesels en so ons sou ten minste aan die begin omtrent een keer elke 2 weke gaan kuier het en dan terugvoer gee en sê goed, vandat ons laas gepraat het tot nou het dit gebeur, hier so ons werk vorentoe. En toe uiteindelik was die routine, die cadence was basically een keer 'n maand het ons 'n vergadering. Ons ontmoet sê nou maar op 'n woensdagoggend van 9 tot 12. Die eerste 2 ure is net gesels. Okay, wat gaan aan op die grond? Watse klagtes is daar? Watse versoeke is daar? Wie moet wat weet? En die tweede helfte wat gewoonlik maar 1 en 'n half, 2 ure wat was 'n les wat ons geleer het. Hierso kommersiële finansiering werk. Hierso is die verskillende cultivars, aardappels wat 'n mens kry. Of ons het praktiese lesse gehad van ons gaan vandag kyk hoe hulle die aardappels plant. Dit is 'n complicated proses en ons vat die mense soontoe. Ons het ook partykeer lesse aangebied, jy weet, partykeer borge gekry met CSI funding om vir die ouens te kon klasse gee en goeders en ja, dit is 'n goeie geleentheid om elke keer 'n bietjie te bond en as daar issue is, sort ons dit uit, sê jammer en leer iets partykeer. So ons is nou ons praat hier na ek en jy. Ons is nou besig, presies dit, besig om aan 'n troue of 'n huwelik te werk. Julle beraader. Maar nee, ons gaan nog trou. So ons is nou onthou, ons is almal lief vir mekaar. Maar ons is niks om te beredder nie. Wat niks om te beredder, maar nou is daar op daai punt van ek wil sê, jy weet, een keer 'n jaar 'n huweliksseminar doen vir jou maintenance, maintenance of een keer in 2 jaar. Ek begin nou dink, waar laas het ons ene gehad? Ek dink ons het een nodig. Maar anyway, so maar ek sê altyd jy moet vir jou vrou gesê jy is lief vir haar. Weet ek sê dit verander. Until further notice. Ja. Hashtag. I'll tell you when it's changed. Ek het mos vir jou gepost op Facebook. Ek het mos. Is daar best practice om met veral kos sê waar jy daai eerste 2-3 jaar waar jy nou nog ek wil sê selfs 2 jaar is honeymoon stuff, Daarna kan goed begin krap vir verskeie redes en is 9/10 keer in my ondervinding is nie niks is aspris nie, dis misverstande, Ja. Of jy nou doen nie heeltemal wat ooreengekom is nie, maar jy moet dit uit kan sorteer. Is daar best practice in terme van hoe gereeld jy self so 'n proses met fasiliteer se prokkie? Sê kom ons check in. Hoe gaan dit hier met julle ouens? Ek weet versus of is ek nou naïef, kan die 2 eienaars of die 3 eienaars dit self net vra. Jock, dit is so 'n belangrike punt wat jy maak. Dit is best practice. Sou wees. Ons moet gereeld incheck. Ons moet gereeld familievergadering hou. Ons moet deur die goeters gesels. Ons moet 'n platform hê waar ons kan deel oor goed wat ons pla. Wel sê my geskiedenis met persoonlike verhoudings is telkens waar goeters verkeerd gaan, kan ek wanneer ek stil en is en na my gewete luister, kan ek besef ek het nie geluister nie. Ek het nie opgelet nie. Waar ek nou met myself moet eerlik wees. Dan besef ek, ek het 'n rol gespeel in hierdie ding wat ek gedog het ek nie wil hê nie.
het ek grootliks veroorsaak. Ek kon dit baie beter maak as ek wou. En ek dink dit is omdat mens nie altyd die vrymoedigheid het om te sê wat jy wil sê nie. Mens weet nie altyd gaan die ander persoon oop wees om dit te hoor nie. Of jy dink dit gaan konflik veroorsaak, of jy is nie gemaklik om reguit te praat. Ek wil so graag hierdie sê, maar ek kry dit net nie van my hart af nie. En nou uiteindelik, dan word dit 'n baie groter issue, want dit bou op, dit is hierdie frustrasie. Ons almal ken die storie van die ou wie se kar breek buite die dorp, nê. En hy stap so, weet dis nou maar 8:00 die aand en hy so 10 kilos buite die dorp, het die kar nou gebreek en sy foon is pap. Nou begin hy so terugstap en hy weet, yes, die mense het nou al geëet, hulle sit kinders in die bed, hulle wil gaan slaap. Nou gaan ek hier in 'n vreemde dorp aan die deur klop met my storie en ek weet hoe gaan die mense reageer. Hulle gaan nie vir my wil oopmaak nie en hulle gaan vir my snaaks aankyk en hulle gaan dink ek kom bedel en kom steel en al sulke goeters en nou gaan hy en hy klop aan die deur en hier maak 'n vriendelike persoon oop en sê, "Naand meneer, hoe kan ek jou help?" Sê, "Ag, fuck jou ook, man." En ek dink dis vir tydkeer. Dit is opgebou. Ja, verskoon die taal, maar ek meen dit is dink ek wat actually baie kere gebeur. Is daar's nie regtig gesonde interaksie om deur goed te werk nie, maar my persepsie is ek weet wat jy dink. Ek weet hoe jy gaan reageer. Ek hoef nie eers hieroor te praat nie. Of dit gaan dit net erger maak om hierdie gesprek te hê. So kom ek los dit net, maar dan uiteindelik dan kom dit daarop neer dat daar's wat hulle as daar egskeiding is, dan praat hulle van onherstelbaar verbrokkel. Dit is irreconcilable. Dit is irretrievable. Dit kan nie meer terugdraai nie. Maak nie saak wat nie. Daar's te veel skade, dis te persoonlik. Dit kan nie weer teruggaan nie. En as daar 'n gesonde spasie is om te deel, om te praat, nie net 'n formele board meeting nie, 'n regtig gesonde konstruktiewe engagement met gee en neem. Van okay, ek kom met 'n oop kop. Ek kom nie net om my waardes op jou af te dwing en te sê goed, hier sou dit nou sal wees en het jy nou gesê wat jy wou sê nie. Dis 'n exchange. Ek dink daar is baie waarheid in. En dit is nie almal se profiel nie, dis nie almal se persoonlikheid nie, maar ek dink is ook 'n skill wat mens net kan aanleer. En ja, 'n goeie corporate habit. Ja. Proses. En dat uiteindelik 'n kontrak is nodig. Dit bly die rugsteen of die ruggraat van gesonde verhoudings is, gaan dokumenteer dit. Wees duidelik oor wat jy wil doen en nie wil doen nie. Maar maak dit 'n lewendige proses. Moenie dink dat ons het nou gepraat oor Columbus en Vasco da Gama en goed. Hulle het hierdie plekke ontdek, maar hulle het tog 'n kaart gehad. Hulle het tog 'n kompas gehad. Hulle het tog 'n idee gehad waartoe hulle gaan. Ja, hulle het op ander kontinente afgekom. Maar dit is deel van okay, ons hou aan na die kompas kyk, ons hou aan na die kaart kyk, ons pas ons roete aan volgens die inligting tot ons beskikking. En ek dink dat baie kere word dit nagelaat, dat ons is soos man, hier's ek, hier's jy, wat is jou probleem? Gaan net aan, kom ons werk hierdie agenda, teken hier, teken daar, alright, ek hoop ek sien jou nie weer te vinnig nie. En uiteindelik is dit gemorste geleenthede. As jy dink, ons praat nou ook van leads en leads conversion, en jy het gepraat ook, Jacques, van gain en retain. Nou, dis meer werd waarskynlik om te retain, dis meer werd waarskynlik om deur jou huidige netwerk nog goeie voordele te kry, as om net heeltyd soos amper, as ek dit nou kan sê, soos 'n netwerkbemarking en goed, van, luister, ek soek net die volgende een, want die koers wat die goed afval in die agterkant. Die lekkerde emmer moet net vol water gegooi word. Ja, hier's 'n gat in die bad en ek moet die kraan dan net groter oopmaak, waar dit kan wees van, hey, pas dit op wat jy het. Sorg vir die wat jy lief is. Jy weet, love thy neighbor as thyself, en ek is nie, by no means, is ek 'n noodwendige voorbeeld of iets van dit aard. So is jy nie lief vir jou? Maar ek probeer, maar ek weet, ek het definitief, dinge gaan nie vir my altyd net glad nie, maar ek weet dat dit is 'n les, dit is 'n waarde, dit is 'n reël in die lewe. Dit is stapie 1, nee, om sensitief te wees, ja. Dis is om te erken. Hallo julle. Wel, dit om eerlik te wees, ja, dit is actually, om dit, vir my is dit stap 1. Want as ek in die gesprek inkom, met die persepsie van, ek's reg, wat die hel wil jy sê? Waartoe gaan dit gaan?
Wat 'n tipe interaksie gaan dit wees as ons albei nie met oop hande met ons wapens buite kan inkom en sê, hoorie, kom ons praat net en dalk leer ons mekaar beter ken, dalk het ons verskillende perspektiewe wat mekaar baie goed aanvul, as ons net deur dit kan werk. Maar dit is, soos wat jy ook sê met marriage counselling, dit is nie sommer net twee mense wat nie, by 'n restaurant sit met 'n kers en ewe skielik die regte goed gesels, en partykeer kort mens bietjie van 'n fasiliteerder. So, In 'n fight. Ons het interessant al, ek en Christa het al ons laaste week seminar en sy sal dit lag, ek hoop. Ons kom aan die Vrydag aand daaraan. En ek dink dit was nou voor COVID, dit was 2019 of 2018. En almal is nou lovey-dovey, weet die couples en ek en sy, ons sit die aand, want dit is winter, is koud, en ons sit in hierdie kamer vir ons, in die bed, en ons begin nou moet jy die boekie het, nou huiswerk. En ek en sy begin daar, ek weet nie, gil op mekaar. En ek dink die ouens links en regs van ons het gedink, hier kom 'n egskeiding. En somehow, in hierdie konflik, vind ons mekaar. En ek en sy staan op, en ons is op hierdie ongelooflike plek. En ons sien soos die naweek aangaan, hoe die paartjies disintegreer. Hulle begin al hoe harder praat, verder uit mekaar uitsit. So ons het saam 'n fondasie gelê, iets uit die pad uit gekry, wat ons toe produktief kon bou. Die ander ouens het van honeymoon af eintlik die teenoorgestelde rigting gaan. So ons het nie natuurlik plesier aan gevind om te kyk nie, maar ons het net gesmile, sien ons hoe begin hierdie ouens al hoe meer sukkel, begin al hoe meer waar te trap, soos wat die naweek aangaan, want goed word, jy weet, uitgepak. So, maar in elk geval. So. Ja wel, een van die gunsteling stories wat ek al gehoor het, is hierdie ding in Good to Great van Jim Collins, wat hy praat van die Stockdale Paradox, van hierdie pilot. Ja, hy was 'n prisoner of war gewees, en hy was vir maande saam met sy mense, ek dink ek weet nie, ergens in 'n Asiese land, in 'n tronk, en ons gemartel, en goed, dit is verskriklik. Was die Hanoi Hilton, het hulle hom genoem. Was Vietnam gewees. So die tronk is 'n POW, is een van die tafste tronke, maar ek dink dit die Hanoi Hilton, as ek praat oor korreksie, is sy bynaam gewees. So dit was nie vir sissies. Dis nie Hilton Hotel. Dit was net mooi die teenoorgestelde. Nou, hy was daar saam met 'n paar ander ouens vir ongerieflike lang tyd, en in daai tyd, een minuut is ongerieflik, en dan is dit maande, jy weet? Ja, ek dink hy was daar, dink ek, vir 6 jaar. Yes, dit is baie rot. 6 of so, maar is crazy, man. Dis 'n bietjie ongerieflik. En in daai tyd het ouens dood gegaan, en het uiters mismoedig geword. Ek meen, dis die toppunt van die neerdrukking en mismoedigheid om deur so iets te gaan, en na die tyd het hy en 'n paar ouens daar uitgekom, en natuurlik hulle storie vertel, die storie, maar dat die les wat hy sê wat hy geleer het was, pas op vir optimisme. Wees liewers baie eerlik oor die goeie en die slegte nuus, en wees vasberaad om ten spyte daarvan aan die ander kant uit te kom en te seëvier. Moenie sê, ag, dit sal goed uitwerk, ons is Paasfees by die huis, ek seker die einde is naby. Hy sê, dalk is dit nie naby nie. Dalk daai ouens het dood gegaan hè. Ja, die ouens is die ou wat uitgeset teen Kersfees, dan kom Kersfees, en dan kom die volgende Kersfees, en hulle het breek jou moed, dit breek jou siel, dit breek jou gees, waar die beter, en dis die Stockdale Paradox, dat hy sê, we face the worst of facts, but we will prevail in the end. En dit beteken, jy maak regtig vrede met wat eintlik aangaan, en nie net wat jy hoop gaan aan, en wat jy hoop gaan gebeur nie. En ek dink so ook met in huwelik, en besigheid, en alles, is daar hierdie les van, face it, jy weet, wees oop oor goed, sit dit op die tafel, werk deur dit, en ek dink dit is 'n baie belangrike les wat jy uitwys, Jacques, dat heb maar partykeer bietjie daai fight, en sê, okay, weet jy wat, ek cringe van awkwardness, maar ek moet nou hierdie sê, en kom ek hoor asseblief wat jy sê, van waarvan ek kom, 'n goeie of 'n slegte plek, hierdie moet nou uit. En besigheid is maar verhoudings, en om te dink dat dit is net pen en papier, en dis net getalle, en dis net handelsvoorraad en kontrakte, dink ek is 'n groot mite. Dat daar's 'n regtige menslike komponent aan dit, wat as jy dit fyn bestuur, en dis ook wat ek sien in suksesvolle sakepersone, is dat daar's 'n manier om goed op te los voor dit groot goed word.
waar as jy wil fight en jy wil soek 'n fight en jy wil iemand gaan uithaal of sleg sê of 'n punt maak, dan gaan dit meer waarskynlik so uitwerk dat dit in een of ander Lose. egskeiding, ja. So ons kan volgende keer gaan ons bietjie praat oor 'n ander situasie, IT maatskappy wat ook mooi begin het en lelik geëindig het en wat se lesse daar is om uit te leer. Maar ja, vandag was uit landelike landbou en ek hoop dit is nuttige inligting. Goud. Baie dankie. Wel ek dink om dit Yes. saam te vat, ek dink die groot ding wat ons praat die hele tyd oor, ons het gepraat, ons eerste show, ons praat oor die kontrakte en die goed wat jy in plek moet kry. Ek dink wat ons vandag by het aansit is, ja, dis die beginpunt, jy moet dit ook hê, maar ons gee hom nou 'n bietjie meer vleis. Na jy dit gedoen het, is dit hoe proaktief bestuur jy die risiko, dat ons nie daar moet opkom. Dis dieselfde as ons nou gepraat het van huwelik, jy moet die huweliksvoorwaarde kontrak hê, Moenie nie blindelings maar ons het nie hierheen ons praat oor die handshake. Ek vertrou jou, ek gaan nie huweliksvoorwaarde kontrak hê nie, want ons het dit nie nodig nie. Maar weet due diligence, tik box, jy kry dit klaar, maar as jy dit nou klaar gedoen het, dis nie soos ek nou gesê het, ek sê my vrou sê as ek nie meer lief is vir haar. Dit is nie hoe dit werk nie, verstaan? Na die kontrak is daar proaktiewe incheck. En ek dink wat jy kan op stil staan volgende keer maar is, wat se addisionele kontrakte, wetlike goeders kom nou verder in plek. Weet, ons het nou in die bed geklim saam, ons het nou die besigheid saam, ja, daar's 'n beginpunt, maar soos die besigheid vorentoe gaan, waar bou ons nou op hierdie? Wat is die volgende? Weet, dit is nou nie selfs 'n huwelikskontrak waar jy net die voorwaarde het nie, maar daar's nou goedjies wat jy, soos die besigheid groter word, soos jy assets bykoop, soos jy, weet, soos dinge gebeur, is daar addisionele kontrakte en regtelike goeders wat in plek moet kom, wat ons so stelselmatig kan explore. Ek dink as ek ook net vinnig kan aansluit is wat ek nou weer in hierdie kontrak sien, is daai ter alle tye tree jy in belang van die besigheid op. En ek dink daai definisie van in die belang van. Daar's party ons wat ander definisies het en ek dink om daar by jou punt aan te sluit. So. Ons gaan 'n breek vat. Hier's nog 'n lekker Afrikaanse liedjie. Is Marika Barnard en die liedjie se naam is Boegu Bos. Lekker luister, as ons terug is, gaan ons die finansies tackle met Ernesse wat noem jy dit? Lewendig maar nie regstreeks. Lewendig is maar nie regstreeks nie. Korrek. Ek soek jou as my oë opgaan en struikel voor die donker maan. Lees skadu's waar jy gister nog die wolke weggeblaas het. My voete mis jou koue vloer, die lang gras by die pad. Die wit gekalkte mure, soos 'n baken vir my hart. O, bring vir my 'n boegelbos en hande vol kaneel. Die stilte raas te veel, ek wil weer hoor hoe waai die wind. Bring vir my 'n boegelbos en arms vol kambroe. My hart wil sweef daarbo. Terwyl jy sing. Die sterre was ons donskombers waarmee ons aan mekaar was. Die jakkals het geroep en ons laat fluister voor die maan. Die swaakies wat in klowe speel, die heide in ons hare. Jou blou het my vals laat glo, my bloed loop deur jou are. Bring vir my 'n boegelbos en hande vol kaneel. Die stilte raas te veel, ek wil weer hoor hoe waai die wind. Bring vir my 'n boegelbos en arms vol kambroe. My hart wil sweef daarbo. Terwyl jy sing. Terwyl jy sing, leer ek vlieg.
Ernest, bietjie oor na jou. Vertel ons bietjie meer, waaroor gesels ons? Ek weet daai lekker boekie van jou, wat jy ook op 'n stadium met goeie nuus vir die luisteraars, in verband met daai boekie. Ja. So, ek het laasweek gepraat oor die eerste 3 stappe van die boekie, hoe om nie 'n finansiële slawerny te wees nie, maar om finansiële vryheid te kan ervaar. Ek wil eers begin om te sê dat well done en julle ouens, ek's baie geïnspireerd na wat julle alles vanoggend gedeel het. Also, Mag ek dit weer applaus. my shout-out aan julle. In elk geval, julle sal dit nou nie glo nie, ek gaan julle vanoggend skok seker, maar ek wil net eers begin met 'n storie. So, Dis 'n nuwe angle. Dis 'n nuwe angle wat ek Net bietjie ek wil 'n probeer- nota maak, net volgende keer onthou. Ek try nou maar iets anders bietjie, maar dit was hier, ek dink rondom 2012 gewees, in DC, Washington, by 'n treinstasie. Een oggend, 'n koue winteroggend, alles het soos normaal verloop, daarso in die treinstasie, almal is 6:00 die oggend op pad werk toe, spits verkeer. En die enigste ding wat daai oggend 'n klein bietjie anders was, is daar was 'n persoon wat bietjie viool gespeel het in die treinstasie. Hy het vir so 45 minute 'n baie mooi klassieke stuk gespeel, 'n stuk van Bach. Na 45 minute van viool speel het hy toe nou in sy tassie gaan kyk en hy het toe nou $32 ingesamel in daai 45 minute wat hy nou bietjie musiek gemaak het. Meeste van die mense het maar net verbygehardloop soos wat hulle gaan en fliek nou maar $1 of 'n 50 sent of 'n ding daarso in sy tassie in. Net 2 mense het actually gestop en 'n klein bietjie geluister. Die een persoon was 'n 6-jarige dogtertjie, wat dit was vir haar pragtig geweest, so sy het gestop en bietjie geluister en toe pluk haar ma aan die arm en sê ons gaan laat wees vir die trein, ons moet gaan. Die tweede persoon wat gestop het en so klein bietjie geluister het geweet wie Joshua Bell is. So sy het hom herken, Grammy Award vioolspeler. Ja. So hy daai oggend op sy 3.5 miljoen rand se viool gespeel daar in die treinstasie, een van die beste stukke klassieke musiek wat geskryf is nog. Ek kan nou nie onthou wat se movement dit nou van Bach was nie, maar dan die snaakse deel hiervan is 'n week later het hy daai selfde stuk musiek gespeel in 'n teater, 'n sold-out teater, en hy was oor $1 miljoen betaal om daai 45 minute musiek daar te speel. Nou, waarom ek die storie vertel, is want ek dink, as ons nou kyk na Joshua Bell, dit is dieselfde ou, met dieselfde tools, dieselfde talente, maar op die een plek is hy onderbetaal, iewers het iets nie reg gewerk nie, hy was verkeerd geposisioneer en die mense het nie die waarde. Of hy het net geld vir 'n treinkaartjie gekort. Staan tot hy $32 het. Okay, ek's uit. Ja, Hy's duidelik nie likied nie. dit is, Volgende week kom my miljoen. ja, so dit kos toe nou $32 seker om van die treinstasie af teater toe te gaan. Te Uber. In elk geval, so as mens daarna kyk, dit was nie reg geposisioneer nie. Dit was obviously 'n eksperiment om te kyk hoe werk dit. Dit is 'n goed gedokumenteerde eksperiment, sou julle verder op YouTube wou 'n bietjie gaan kyk of 'n bietjie oplees daaroor. In 'n geval, maar die ding is, in Boerfin probeer ons die talent in jou raak te sien. Ons probeer die goeie punte raak te sien en dan wil ons jou in die teater gaan sit. Ons wil jou in die finansiële teater gaan sit, laat jy geherken word deur die regte mense en dat jy operate daar waar jy die beste is. Ons wil nie bekende persoon in die finansiële treinstasie laat operate nie. So dit is my storie vir vandag en dan gaan ek nou oorbeweeg na die laaste 2 hoofstukkies van my boekie wat ek dan nou laasweek bespreek het. Ek het ook vir Jacques gesê dat hierdie week sal ek dan nou graag die link ook deel na die boekie toe, dat julle hom ook kan download. En ek het hom op so 'n manier gemaak dat hy lekker plek, elke tweede bladsy het plek vir notas, sodat as jy hom nou gaan print en om jou eie wil maak, dan is daar lekker plek om jou notas te maak en vir jou te laat werk.
'n werkboekie sal mens nou maar eintlik sê. Yes. Daar is actually 'n paar plekke in die boekie wat ek 'n sin geskryf het en sekere woorde uitgelos het waar jy jou goals kan gaan set. Dus ek gaan hierdie hoeveelheid skuld afbetaal in soveel tyd en dit gaan my oorsaak in my finansiële lewe dan nou wees. So dit is so 'n bietjie van 'n werkboekie. En daar is nogal iets daarin om 'n ding neer te skryf, nee, think on paper, vir my bietjie van 'n beginsel in die lewe, om skryf 'n ding neer, dan word dit, een, dan kom dit uit jou kop uit, anders gaan dit net in sirkels, en twee, dan word dit reël, sodra mens iets neerskryf, dan commit mens 'n bietjie op iets. Ne? Ja, en dan kan mens teruggaan daartoe, ek meen as jy daai boekie in jou bedkassie bære, en net in die oggende vinnig na hom kyk, en seker maak, jy maak vandag se besluite, gebaseer op dit wat jy daar neergeskryf het, dan dink ek die dissipline word ook dan ou hoe makliker. In elk geval, so... En die gewoonte, nee. Verlede week gepraat het oor gewoonte. Kom in 'n gewoonte van spandeer, 'n gewoonte van spaar. En 'n dissipline word gewoonte. Absoluut. Ja. Dit hang net af, is dit goeie dissipline of slegte dissipline? Ja, so nou het jy die geleentheid om na jou begroting te kyk, te sien en te besef en dit in te neem. Ek is in my moer in. Ek kan nie vandag brandewyn koop nie. Ek gaan moet by 'n pel braai. Ek moet ergens vir nie gaan drink. Ja, so dit is baie keer nodig om op 'n gereelde basis te besef as jy in jou moer in is, want dan kan jy iets daaroor doen en dit aanspreek en jou gewoontes hervorm dat jy daar uit kan kom. En dis waaroor dit gaan, is om daar uit te kom. Dit is waaroor ek hierdie boekie geskryf het. Dit is waarom ek hierdie 5 strategieë gaan sit en oor gaan dink het, is hoe kan ons prakties in 'n beter posisie dan nou wees. So ek dink die 4de ene wat ek nou... Ek het net gou vir ons daai eerste 3, asseblief. Die eerste 3 is om te begin met 'n begroting. Dit is waar ons kan sien waar trek ons nou. Dat ons kan sien wat is ons huidige situasie en kan ons leefstyl bekostig. Tweede ene is dan nou om 'n emergency fonds te hê, sodat as daar iets gebeur, jy nie dieper in die skuld hoef te gaan nie. En dan die derde ene is om 'n lys te maak van jou skuld, van klein skuld na groot skuld, en daai sneeubal aan die gang te kry, sodat jy in so kort tyd as moontlik van daai skuld kan ontslaa raak, en 'n vrye lewe kan leef, finansiële vryheid te kan beleef en daarna toe te kan werk. Ek dink hierdie volgende ene, die 4de stap, is die strategiesste ene van die 5. Dit is weer eens is amper obvious, maar tog moet ons dit weer hoor. So, ek gaan eers begin met 'n werklike gevalle studie, en dan daarna bietjie in die fynere details van hierdie strategie ingaan. So dit was in 2017 gewees, wat ek 'n jong paartjie gekry het as kliënte. Ek het gesit en 'n bietjie na hulle finansies gekyk, hulle was pas getroud gewees, en alles het eintlik heel goed gelyk. Daar was nou nie te veel rooi vlae gewees nie. Maar kliënte deel ook nie altyd alles van die begin af nie. So dit was nou eers hier nader na die einde van ons gesprek toe, wat hulle toe nou erken het, dat daar is wel 'n kredietkaart wat vir hulle honeymoon betaal het. So dit was so bykans 'n R100,000 kredietkaart probleem wat hulle toe nou gehad het. En hulle wou toe by my uitvind, wat is die vinnigste manier om daai kredietkaart af te betaal? Maar daar's altyd 'n catch. Mense wil altyd meer hê as dit. So, ons kan nie meer betaal as wat ons nou betaal nie, maar ons wil hom vinniger afbetaal. Hoe doen ons dit? En ek is baie trots om te sê ek die oplossing daarvoor gaan kry. Ek het op my klip gaan sit en dink, en ek het 'n oplossing vir hulle gekry. So hoor hierdie uit, hulle gaan nou dink, dit klink nie waar nie, maar ek gaan nou dit verduidelik, maar jy kan jou kredietkaart 10 keer vinniger afbetaal, sonder dat dit jou enigstens meer geld kos. Dit vat niks van jou disposable income weg nie, jou disposable income bly dieselfde, en jy betaal jou kredietkaart vinniger af. Ja, dit sou seker wees wat ons ander keer gesê het, wat jy moet 'n lening maak wat goedkoper rente betaal, en dan betaal jy hom so eensklaps af. Glad. Of om nie elke keer weer die balans te trek nie. Okay, kom ons Ek sê of is dit wanneer jy hom
betaal nie einde van die of in die maand, die tyd, die timing. Kom ek vertel vir julle. In elk geval, so vir die doel van hierdie oefening het ek nou sommer net 'n paar notaatjies hier vir my gemaak en ek het gewerk op 'n R50.000 kredietkaart. So kom ons sê die R50.000 kredietkaart is gemax. 50.100. ja, daar's so minusie tot vooraan. Nou in elk geval vir hierdie spesifieke doel van hierdie oefening het ek besluit dat hierdie kredietkaart hardloop op 'n 20% rentekoers. Want kredietkaarte is nie 'n goedkoop rentekoers nie. So as ons kyk, dit is dan nou oor 'n jaartermyn wat jy 20% interest gaan betaal op daai kredietkaart. So dit gee vir ons 20% van 50.000 is 10.000. So jy gaan R10.000 rente betaal in daai jaar op daai kredietkaart. Nou gewoonlik betaal jy so iewers tussen 0.3 en 0.5% of 0.6% van jou uitstaande bedrag per maand as 'n premie. So ek het hom gevat hierso op 0.3. So 0.3% van R50.000 is R1.500. So R1.500. Ek weet nou moet ek die brieke so 'n bietjie aansit amper want hierdie raak nou klein bietjie tegnies en ek wil nie iemand verloor hierso nie. So ek gaan net gou vinnig weer bo begin. Sit 'n R50.000 kredietkaart. Hy's gemax. Jy betaal R1.500 per maand terug aan daai kredietkaart teen 20% rente. So dit wil sê, ek het my 3 kolletjies gemaak daarom, R833 van jou R1.500 is rooi. Dit word nie afbetaal op jou kredietkaart nie, dit gaan verskuld. So dis ver meer as die helfte. R666 betaal af aan jou kredietkaart. So al wat ons nou wil doen, is ons wil aanhou om die R1.500 te betaal per maand, maar ons wil hê 'n groter gedeelte moet groen wees en 'n kleiner gedeelte moet rooi wees. Ek hoop almal volg tot op hierdie stadium. So ons wil hê 'n kleiner gedeelte van daai maandlikse premie moet vir rente Meer gaan en 'n groter gedeelte moet die rente Maar die bedrag verander nie. maar die bedrag kapitaal, verander ja. nie. So hoe kry ons dit reg? So 'n kredietkaart se rente word op 'n daaglikse basis uitgewerk. So kom ons vat 'n maand het 30 dae. So as jy vir die volle 30 dae van die maand 50.000 op die kaart skuld, moet jy 1.500 terugbetaal en dan is daar die rooi gedeelte en die groen gedeelte. So as jy net vir 25 dae van die maand die volle R50.000 skuld, dan gaan die rooi gedeelte kleiner word en die groen gedeelte groter word, as dit sin maak. So as jy in die maand, as jy jou salaris kry, jou kredietkaart afbetaal, byvoorbeeld jy kry R50.000 in, hoe langer jy meer van jou geld kan los in die kredietkaart, hoe minder word die rente vir daai maand. Die rooi word kleiner. Die rooi word kleiner en die groen word groter. En dit word beter. So obvious. Okay. En dit word beter. As ek nou my inkopies gaan koop met my kredietkaart, is dit 55 dae rentevry op jou kredietkaart. Ek weet nie of julle dit geweet nie. So, Ja. okay. So nou ewe skielik sit jy met geld wat nie meer in jou kredietkaart is nie, maar dit was in jou kredietkaart inbetaal, jy het dit gebruik, maar jy betaal minder rente aan die einde van die maand op jou kredietkaart. So bloot deur om jou kredietkaart een keer 'n maand af te betaal en jou geld wat jy gebruik deur die maand uit jou kredietkaart uit te betaal, maak dat hy rentevry is tot 'n groot mate en dan word jou groen, jou 1.500 word amper totaal en al groen en die rooi gedeelte val amper heeltemal weg. Maar jy kan nie dan elke keer weet dit uitmax nie. Dit Nee, is waar die ding dis waar die inkom. ding Jy inkom. moet opbou. Jy moet elke maand R1.500 Agterlaat. meer los as wat jy laas maand opgeëindig. Dan raak dit al hoe vinniger. Ja, jy moet elke So jy- maand jy- seker jy- maak daai R1.500 bly daar vir Yes. daai maand. Maar wat so 1.500 en dan 3.000 of is dit is net Dat 'n die kwessie? totaal gaan dit wees. Ja, die totaal. So elke maand moet jou skuld met 1.500 minder word. Waar dit voorheen met 666 minder geword het, word dit nou met 'n baie groter bedrag minder. Daar's 'n En jy paar kry e-bucks. en jy kry Sê by FNB's. ja, ek kry daarom U-counts.
Joekies. waar ek is. Maar in elk geval, daar's 'n paar goeders wat ek net ook moet noem. Nie alles is rentevry op 'n kredietkaart nie. Die oomblik as jy byvoorbeeld geld oorplaas van jou kredietkaart af terug na jou chequerekening toe, gaan dit nie vir 55 dae rentevry wees, daai transaksie nie. Vir een of ander rede, waar ek nie 100% seker is nie, as jy petrol ingooi, is dit nie rentevry nie. Petrol tel nie. Vir een of So as jy swipe, Die bank wil hê jy moet swipe vir petrol vir een of ander, hulle wil altyd hê jy moet jou kredietkaart, hulle gee vir jou punte as jy op jou kredietkaart petrol ingooi, maar dit is nie daar is die 55 dae op dit nie. Nee, Dis hoekom hulle wil hê jy moet dit op die kaart doen. seker, dit maak sin, ja. In elk geval, so Interessant. as jy na die bankteller toe gaan en jy gaan trek geld uit jou kredietkaart uit, gaan dit nie 55 dae rentevry wees nie. So dis daai tipiese normale swipes, tap jou kaart vir 'n haarsny of vir inkopies, daai tipe goeders. So dit is bietjie beplanning, so 'n bietjie vooruit beplan, wanneer gaan jou debietorders af, en die nice ding is, en ek dink hierdie mag dalk my volgende episode wees, nou laat ek daaraan dink, is dieselfde strategie, maar nog beter, kan toegepas word met jou huisverband. Daar's nou weer 'n paar seksie goeders wat ekstra bykom, as jy strategies is op jou huisverband. So dit is die tipe beplanning wat ons ook uit wil vat, daai strategiese beplanning wat ons vir ons kliënte wil gee en sê, kom ons kyk na die klein goedjies. Kom ons kry hierdie klein goedjies vir jou in plek en ons kry dit reg en so gaan ons jou baie vinniger uit die skuld uit dan nou kry. Kyk, maar as altyd daai, hulle het gesê, klomp bietjies maak baie, weet, want ons sien dalk net hierdie is daai klein bedragie, daai klein 633 rooi bedragie, maar daai tel baie vinnig op teen die einde van die jaar. En dis hoe mens partykeer moet om te kyk, seker, maar wat is die eindimpak van hierdie? In plaas van net hierdie paar randjies wat ek nou hierdie maand spaar. Ja, en ons het nou al gepraat van die emmer. Ek meen, almal weet van die emmer. Jy gooi jy jou geld in en hy's vol gaatjies en hy loop vinniger uit as wat hy vol word. Maar daai's nog 'n proppie in jou emmer. En as ons vir jou soveel as moontlik spreekwoordelike proppies vir jou emmer kan kry, dan kan ons hom nader en dalk vir jou heel dig patch en bietjie geld oorhou daarin. Bleskoppe is mos ook proppies wat hulle in jou kop sit om jare te laat groei. My baard groei. In elk geval, so daai is dan nou ons vierde strategie gewees om uit die kloue van skuld uit te kom. Nog 'n stappie wat geneem kan word om nader te beweeg aan die finansiële vryheid. Dit bring ons dan by die finale stap om finansiële vryheid te bekom. En dit is bietjie meer in my industrie dan nou meer spesifiek. En dit gaan om jou bates te beskerm. Byvoorbeeld, ek dink dit is baie belangrik om te gaan sit en te dink, wat is die bates waarsonder jy nie kan nie? En hoe kan ek seker maak, want dit is die goed wat jou finansiëel kan ruïneer as van jou bates weggeneem word. Byvoorbeeld, as jy nou vir die res van jou lewe heeltemal, ek het amper nou gesê in jou moerin wil wees, maar ek sal nou nie so kras wees nie. Ja, maar nie moer sê nie. Ja. In elk geval, so die eerste bate wat jou kan for life ruïneer is jou inkomste, en sonder jou inkomste natuurlik word jy iemand se las. Dit kan jou ouers sin wees, dit kan jou gades sin wees, of hulle kan besluit hulle wil nie meer jou as 'n las hê nie, en dan word jy dalk die staats, dan ontlas hulle. Presies. Maar in elk geval, so ek dink dit is die eerste ding, as jy finansiële vryheid wil secure vir die res van jou lewe, moet jy daai bates beskerm en tipies jou inkomste in die vorm byvoorbeeld van 'n inkomstebeskermer, sou daar iets met jou gebeur, weet jy, daai inkomste is beskerm. 'n volgende ding, 'n voorbeeld wat ek wil noem is byvoorbeeld 'n kar. As jy nou 'n rep is of iemand wat gereeld met jou kar werk, as jy jou kar sou verloor, stop jou inkomste net daarso. Nou, verskillende mense het verskillende opinies oor tipies versekering. Moet ek die mag en wiele bells and whistles bysit? Moet ek die windskerm bysit? My opinie is, maar dit is net myne en elke persoon se risikoprofiel lyk anders, maar ek verseker dit wat my finansiëel kan ruïneer.
So as ek 'n band of 2 verloor, gaan dit ongemaklik wees, dalk vir 'n maand of 2. Maar dit gaan my nie finansiëel ruïneer nie. As ek 'n windskerm moet self vervang, dit mag dalk ongemaklik wees, maar Ja, jy ry nie die Volvo nie. ek ry nie die Volvo nie. R20.000. It's a by the way. vir 'n tyre. Ja, 'n Volvo venster. En 'n tyre. Ja, Hulle tel in toners. hulle stel in toe, ja, dis malligheid. Ja, Hy is verseker, ek het 3 verlede jaar klippies my getref. So ek het 3 Jou vensters. ry is 'n klipkouer. Hy's 'n Eter. Breek sy tande nou. Sy tande breek die hele tyd, hy het swak tande. In elk geval, dit is dan die volgende stappe om te neem, dink ek, om te kyk, om met 'n beplanner te sit en te sê, hoe kan ons ons het nou ons skuld aangespreek, ons het ons budget in plek, ons het 'n emergency fonds, al daai goed, wat doen ek nou om daai finansiële vryheid nader te bring, en in watse volgorde spreek ek my probleme aan? Moet ek eers begin te spaar vir my kinders se onderrig vir sy universiteit, of moet ek eerder daai geld spaar vir aftrede? Wat se een van die twee moet ons eers begin te doen? En dit is in daai geval wat jy nou 'n behoorlike persoon nodig het om jou bietjie leiding daar te gee om hierdie tipe van goeders in plek te kry. En dit bring my dan in die einde van my boekie. Ek gaan hom die link vir Jacques nou net aanstuur en dan deel ek hom graag met julle. So Ernest, as ek kan saamvat, sê jy dat die antwoord vir finansiële vryheid om uit hierdie yoke of slavery uit te kom, is nie noodwendig om 7 miljoen rand ergens in 'n belegging te hê en ek's op 'n yacht en ek kan heeldag net by die coffee shop uithang en sport kyk en sulke goed nie. Dit is baie nader as wat 'n mens dink. Dit is binne die bereik van omtrent almal om 'n paar, dit gaan dissipline vat, dit gaan deliberate intent vat, maar dis 'n 5-punt plan wat nie 'n klap in die gesig is nie, wat stelselmatig, en ek weet dit hang af van die situasie, maar is dit regverdig om te sê miskien 'n jaar en 'n half weg, 2 jaar of so vir baie mense is werklik vryheid en ten minste soos jy sê, om nie absoluut in jou moeren te wees nie, is eintlik vry. Yes. Ja, so daar's obviously verskillende vlakke van slawerny. En vry. En vryheid, ja. Maar ek dink die grootste sweep is skuld. En hy slaat die seerste. Sodra jy van skuld kan ontslaa raak, sal jy ook, ek meen as jy nou kyk na jou begroting, stap 1, en kyk hoeveel van jou geld gaan aan skuld, imagine net, jy kan daai geld terug in jou begroting hê. En ek dink dit is een van die eerste stappe om daartoe te beweeg. En natuurlik wil mens nie weer terug in skuld inval nie, maar die feit van die saak is, dat sodra jy jou skuld gedelg het, kan jy actually weer, so jy het die emergency fund en bietjie spaargeld, maar daar is dan daai geel streep waarin jy kan gaan ry, of 'n skouertjie waarin jy kan gaan parkeer, die dag wat die onweer jou tref, en sê, okay, wel, nou kan ek daarom soontoe gaan, maar as dit maxed out is, dan het ek nie meer daai beweegruimte nie. Ek sê altyd, in die hoofrede hoekom mense emergency fund moet hê, is want Murphy's Law maak dat as jy nie een het nie, kom die moeilikheid. Maar sodra jy, dit is half asof sodra jy 'n emergency fund het jy hom nie nodig nie. Soos 'n veiligheidsgordel. Hy is daar om jou te irriteer wanneer jy hom nie nodig het nie, en jy het hom gewoonlik nie aan wanneer jy hom nodig het nie. So Kastreer vir Murphy. Ja, so al Murphy uit die equation uit en hê 'n emergency fund. En dit is baie interessant geweest. Dankie, en ons het die vorige week gesels oor sidelines te praat, en ek dink dit sluit so mooi aan by die entrepreneurskap, die besigheidskomponent van Son, soos ons sê, ja, as een ding om die kostes af te hou, maar baie keer is die inkomste dalk net te min, en praat nie nou van 1 miljoen rand 'n maand nie, is dalk daai 5 of 10.000 rand 'n maand wat jy kan side hustle genereer, en hoe het Robert Kiyosaki gesê, die besigheidseienaar, of as jy vir salaris werk, you earn, you are taxed, and then you spend, and the business owner earns, he spends, and then he's taxed. So it's 'n bietjie beheer, veral in Suid-Afrika. En ek dink ook dit is dieselfde Robert Kiyosaki wat ook gesê dat jy is eintlik jou eie grootste bate. Jy is jou cash cow, en jou job is jou cash cow, of jou besigheid is jou cash cow, en nie net is dit 'n risiko om te verseker nie, maar dit is ook iets om in te belê.
jou grootste bate eerste, en ons sal nog daarby kom, het gaan 'n interessante gesprek wees. Ek sien uit daarna. Dankie dat julle ingeskakel het en ja, ek hoop julle het 'n heerlike naweek en ons sien uit om weer met julle te gesels volgende Vrydag, selfde tyd, selfde plek, regstreeks in Lewendag. Lekker. Dankie boys. Right, lekker. Goed gaan. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.